sy nou begin lees, sy het van my eerste boek gestuur. Die boek se naam is Witchcraft, dis 'n blou boek. Daar's 'n pentogram op die hele ding is daar. Alles is daar, hoe jy jou magical name insit. En ek het toe nou 'n magical name gekry. Ek was toe ingelyf. Ek was toe die hoofpriester van die Coven. En hoe is die inlywing? Wat gebeur met die inlywing? Met die inlywing wat daar gebeur is, jy word, maar wat ek ook toe begin doen het, is ek het toe mense begin vries, wat jy doen 'n ritueel, vat 'n ou se naam, skryf dit neer, en dan gebruik jy foto's en jy het 'n altaar wat jy gaan skryf die hele heks, kry iets van iemand sy hare, sy naels, wat as jy nie die Bybel ken nie, en as jy nie die Bybel in konteks gaan lees nie, en as jy nie elke dag in die woord is nie, die waarheid en die leuen is so baie naby aan mekaar. Jy gaan nie weet wat is die waarheid en wat is die leuen nie. Exactly. Want onthou nou, ek het nou 'n miracle gedoen. Ek het my hande op hom gelê. So almal sê, "Wow, hierdie is great. Dis van die Here." Hierdie is great. Dit werk nie so nie. Die man met wie my ma getroud was, hy het byvoorbeeld 'n hartaanval gehad en hy moes gegaan het vir die EKG goed en hy was by die huis gewees, het ek soontoe gegaan, my kristalle in my goed gevat en ek het daar gekom, ritueel gedoen, my hande op hom gelê. Daai nou gaan vir sy EKG om te kyk of hy enigiets fout is om te sê vir hom jy skoon. Daar's ek swyk met jou nie. Ja. Voordat jy hierdie video kyk, wou ek net vir jou uitgelig het. Daar het iets baie snaaks in hierdie onderhoud gebeur. So Chris gaan sy hele getuienis deel. So hy spaar nie detail nie. Hy gaan in baie van die goeters in, maar hier, ek gaan die timestamp sit in hierdie video, maar hier omtrent na so 40 minute, toe begin hy praat oor die Satan self. Nou, julle sal sien in die video, het ek al gedruk op die konsep van, hoe weet hy, dis regtig die Satan, en weet ons die Satan, want ons weet, die Satan is nie soos God alomteenwoordig nie, die Satan is op een plek, op een slag. So natuurlik voel het snaaks, vir 'n ou om te sê, jy weet, hy het die Satan self gesien in lewende lywe. Nou, baie mense het dit al gesê deur die jare. Ek kan nie vir julle sê, praat Chris die waarheid daaroor of nie. Hy lyk sinseer en hy glo regtig dat dit die Satan is wat vir hom verskyn het. Maar gaan kyk bietjie deur die video. En dis ook weer aanmoedig om die hele video te kyk, want ek dink daar's 3 plekke in hierdie hele video waar jy weet, ons het dit oor 'n WhatsApp live call gedoen. Daar's 3 plekke in die hele video waar dit frames verloor of jy weet hakkerig is. En die oomblik toe hy praat van die Satan, gaan kyk in die video, toe hak sy skerm. En ek weet nie, julle kan seker sê, daar seker kans is net coincidence, maar ek vind dit as verskriklik vreemd. En ek wil hê julle moet vir my genuine kommentaar los. Ek wil bietjie kyk hoe baie mense sê, ja, hierdie was 'n bonatuurlike ding. Jy weet dit, laat dit soos een of ander demoniese ding is wat gemaak het dat die video haak. Die oomblik toe hy oor die Satan praat en of julle net dink is toevallig. Soos ek eerlik kan enige kant toe gaan met hierdie ding, maar ek dink dit is net interessant. Ek kyk vir jouself. Ek het nie hierdie video geëdit op 'n manier in daai deel nie, enigiets. Ek dink jy sal kan sien is 'n genuine verloor van frames in daai scene en dit was net vir interessant. So ek wil hierdie video begin deur om dit vir julle uit te lig, want ek wil sien in die kommentaar wat julle dink daarvan, want dit is net vir my te toevallig. En ons weet natuurlik daar's 'n geestelike riem maar buite in die Satan werk en is aktief en demone is aktief. Maar ek wonder of is hierdie nie 'n bewys van dit wat ons gesien het. Laat dit in hierdie video is nie, maar geniet die video, los my in die kommentaar en ek wil graag hoor by julle. Dink julle hierdie was 'n jy weet soos 'n bonatuurlike ding wat gebeur het of is dit net bloot toevallig? Okay, great. Chris, baie dankie dat jy hierdie doen. Jy het aan my uitgereik op 'n reaksie van ons Vrymesselaar video en jy het 'n paar baie interessante, maar ek sal ook sê scary goeters met my gedeel. En ek dink daar's al baie mense wat nie presies weet hoe werk hierdie wêreld en presies weet al hierdie goeters, want jy was betrokke by baie goeters waarvan baie van ons baie min weet. En ek dink die mense daar buite sal geïnteresseerd wees en kan regtig baat vind by jou storie. Daai bietjie wat jy my vertel het, soos jy gesê het, jy het vir my half die geraamte gegee en ons gaan vanaand kyk of ons bietjie meer vleis om die bene sit en vir mense idee gee van die boosheid daar buite. Jy het genoem satanisme, jy het genoem heksery, al hierdie goeie waarin jy betrokke was. So ek dink ek wil natuurlik dat jy meeste van die praatwerk doen. So ek dink wat ek sal doen is begin vir ons by waar ook al jy dink 'n goeie plek is om te begin jou journey, jy weet
was jy van die begin af wat was jy nooit betrokke in Christendom nie, waar alles van dit begin het, so ja, ek dink as ons 'n mooi kronologiese idee het van hoe jy geloop het, sal dit great wees. Maar ek dink om ons af te skop, dalk moet jy net vir ons eers te sê soos wat se werk doen jy, van waar af kom jy, net so vinnige idee van wie jy is. Reg, baie dankie Robbie, dankie vir die geleentheid. Dankie dat ek vanaand hier kan deel en my hoe sê hulle in Engels my testimonial kan deel en dan ook die koninkryk van God te kan uitbrei en dan ook die lig op die donkerte kan laat skyn. Amen. Ja, by die stadium van die geveg is ek 'n konsultant, 36 jaar se ondervinding in die konstruksiebedryf petrochemies en dan die oil, hoe sê hulle in Engels oil and gas. Ek het so 'n paar jaar in die buitewêreld gewerk, daar in die Midde-Ooste. En ja, ek is gebore in Kimberley, 1971, 17 Januarie. Ek is ook 'n Kimberley man. Ek kom ook van Kimberley af. Kom jy uit van Kimberley? Ja. Ek wou sê daar's iewers 'n koneksie want ek volg nou al vir 'n rukkie. En ja, ek wil net vir jou sê baie dankie net vir die ouens daar buite en vir jou sê baie dankie vir die werk wat jy doen. Weet die vyand het 'n manier hoe om dinge hoe sal hulle sê te sugarcoat en ek het 'n baie interessante gesegde gehoor, a knife that's been wrapped in sugar. Jy weet, dit is 'n baie gevaarlike ding. Ons is in 'n baie gevaarlike wêreld. As jy kyk na die skrif, want dit is so aanhaal uit die skrif uit. Ek het my 'n hemplaat maak met hierdie skrif op. Dit is Efesiërs 6 vers 12. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Jy weet, Robbie, baie mense verstaan nie so lekker daai wat die geestesrealm is nie. Jy weet, en ek dink dit is waar ek, hoe sal ek sê, betrokke geraak het in hierdie goed. Ek het net gesê ek is gebore in 17 Januarie. My oupa Grootjie, aan my pa se kant was 'n vrymeselaar gewees. En ja, nog voordat ek gebore was ek vervloek gewees. En daar was ook 'n bloedkontrak wat op my lewe uitgeneem is of teen my naam uitgeneem is. En nou weet ek nie wie het hierdie bloedkontrak uitgeneem met Satan nie. Weet of met die vyand nie. En ja, my ma het 'n moeilike swangerskap gehad. Soos ek verstaan het my oupa geslaan. En ek dink, ek weet nie, dis nou halfpaar. So ek weet nie van watter kant af het hierdie vervloekery gekom en weet hierdie bloedkontrak uitgeneem op my naam nie. Hoe weet jy daar was 'n bloedkontrak op jou naam? Of is dit later in die storie wat ons albei gaan kom? Ek gaan later in die storie gaan ek op die uitkom. Ek het nie geweet van hierdie goed nie. Kyk, my oupa se huis, my pa se kant, het ons altyd was daar 'n foto gewees van my oupa Grootjie waar hy gestaan het met sy voorskoot. Nou van die van julle wat nie weet hoe lyk hierdie voorskoot van die vrymeselaars nie, as jy gaan kyk na jou Gmail icon, dis presies hoe hy lyk. En maar ja, die dag toe ek gebore is, was ek was dood by geboorte. Nou hoe hulle jou ryk as jy gebore is, jammer vir die Engelse woorde tussenin, hulle noem dit 'n apgar. So hulle gee vir jou, daar's 3 goeters, 3 lesings of tellings wat vir jou gee op die apgar. So myne was 000 uit 10 uit. So ek was dood by geboorte. En maar ja, ek het 'n tweede kans gekry. En dan in die geestesrealm is dit 'n gevaarlike storie. Daar's al reeds 'n bloedkontrak op my naam uitgeneem en dan die sal ek sê die vyand weet nou, het nou 'n tweede kans gekry. Die Here het jou weer opgewek, so jy het weer lewe gekry. Soos hulle sê in Genesis 1 of nie Genesis 1 nie, in Genesis wat die Here in Adam geblaas het en hy het lewe gekry. En daai selfe lewe wat Jesus opgewek het my ook weer opgewek. As jy praat van daai oomblik toe jy nou gebore was en jy was doodgebore, wat het gebeur daar? Jy weet, soos medies gesproke, wat was die storie? Hoe het dit toe gebeur dat jy weer medies gesproke was ek dood. Soos daai apgartelling beteken daar's geen lewe nie. So vir hoe lank was dit hulle gesê, jy weet?
Robbie, ek is nie doodseker en my ma was hoe sal ek sê, sy was bewusteloos by my geboorte. Hulle het my uitgehaal met 'n keisersnee. So ek het gelewe, maar intussen het ek dood gegaan. So ek weet nie presies hoe lank en wat het gebeur nie, maar my afgaar was 000. Ja. My ma is 'n professionele nurse. So sy weet meer van die mediese terme en goed. So sy het maar vir my hierdie goedjies vertel. Ja, Sy het altyd in die gesegde van as jy nie doodgebore was nie, sou jy meer geniaal gewees het. En dit het my altyd gepla. Okay. So ja, ek het nie die dokter vir my bygekry en gewoonlik is 'n babatjie gebore word op die boude geklap en dan skree die babatjie en dan lewe hy. So ek weet nie of hulle my, hoe sê hulle sê in Engels, geresusciteer het nie of weet mos maar op jou bors daai CPR doen en of hulle so aan die gang gekry het. Okay. So ek weet nie of hulle geassisteer het wat, maar ek het toe my tweede kans in die lewe gekry. En ek was ook die eerste kleinkind aan beide families gewees. En ja, van kleintyd af was ek aan baie dinge blootgestel, sou ek sê, want ek was maar soos 'n klein boetie gewees. Ek het my ma en my pa op hulle naam genoem, want ek het my ouma en my oupa groot geword. My ma se broers, se jonger broers en susters, ek het hulle op hulle name genoem, so hulle was basies vir my soos boeties en sissies. So ek het 'n paar goed ook gesien wat ek nie moes sien nie, so ja, dit is maar, ek is so in baie dinge blootgestel gewees, en ja, ek het ook nie regtig groot geword in 'n kerk nie, alhoewel ek geweet het van God, die Heilige Gees en Jesus, en my pa was 'n Anglikaan gewees, en my ma, toe sy jonger was, sy aangeneem en voorgestel in die NG Kerk, en toe later, toe is my ma se pa en ma oor na die ou Apostelkerk toe. En ja, ek was gedoop as 'n babietjie in die Anglikaanse kerk. In die Anglikaanse kerk werk dit so, dis ook maar die besprinkeling van water. En dan daar, as jy nou gedoop word, dan kry jy nou jou peetma en jou peetpa. Jy ken nie eers die mense nie. Hulle moet net wel daar wees sodat hulle vir jou kan, sou iets met jou ouers gebeur dat jy vir jou kan sorg. Jy weet, en so ja, my pa was 'n musikant gewees, hy het in 'n band gespeel. En ek het maar groot geword met my pa het van musiek gehou. Hy het na die Beatles geluister, onder andere Led Zeppelin. Ek het groot geword met musiek soos Deep Purple, Black Sabbath, Uriah Heep, die rockmusiek van daai tyd. Toe later van tyd is dit pas nou gebrandmerk as heavy metal. Alright, so ja, dit was basies my kinderjare, en so op 'n ouderdom van 7 jaar het daar 'n man, hy was 'n manlike verpleegster. Toe hy by ons aan huis kom bly, en hy het my herhaaldelik verkragt, so hy het my misbruik. En ek het nooit my ouers daarvan vertel nie. Ek kon nooit regtig daar praat nie. Ek het altyd hierdie skuldgevoel gehad. En ja, my ma het nooit geweet daarvan nie. Dit was een van die groot dinge wat gebeur het in my lewe. Een van die eerste leuns wat die vyand vir my vertel het. En dit is, en hy herhaaldelik vir my gelieg en my goeders beloof, en jy weet, soos leuns goed gekom het. En soos hy die vyand maar met ons maak. Hy beloof jou goed en dan lieg hy maar eintlik vir jou. Kan jy bietjie, as jy nie opgee nie, kan jy uitbrei oor hoekom sê jy skuldgevoelens gehad terwyl dit gebeur het? Vir die ouens wat miskien ook struggle, wat miskien deur dieselfde ding gegaan het en miskien voel wat jy voel, of ouens wat van die buitekant af instaan en nou luister wat jy sê, hoekom is dit een van die maniere wat jy gedink het daaroor? Kyk, ek dink ons moet basies dieselfde met 'n vrou wat ook verkragt word, want jy dink nou maar dit is jou skuld, want jy veroorsaak en jy toegegee dat dit gebeur. Ek meen, jy's 'n kind, 'n volwasse man, het drie dae met jou, en hulle begin 'n skrikbewind met jou. En as jy nou die mense gaan vertel, op daai stadium het hy my beloof vir 'n rugbybal. Hy sal my 'n rugbybal koop en hy sal my goeder gee. Maar as jy gaan praat, gaan jy die verkeerde ene wees. Ek gaan sê dis jy wat dit veroorsaak het. So dis alles leuns. Weet, so jy's klaar ingehok in hierdie leuen. Jy voel jy is die skuldige want jy het dit toegelaat. Ek hoor jou. Jy weet, en ek dink dis maar dieselfde wat gebeur met vrouens en mense wat maar verkragt word. Jy wil nie daar praat nie. Ek is die oudste kleinkind. Ek is op die pedestal, as jy dit so wil stel, en ek kan nie 'n voet verkeerd sit en nou hoe gaan dit nou lyk as ek nou uitkom, en ek meen ons in die 70er jaar en jy
In die 70er jare was hierdie storie Ja. taboe geweest. Ja, niemand praat niks oor. Ek verstaan, is heeltemal anders as niemand vandag. het gepraat nie. Veral wat jy nou die aand wat julle of nou die dag wat jy gepraat het met die ouetjie wat die transgender was. Jy weet, hy het ook gehighlight en gesê in daai tyd was dit taboe. Ja. Jy weet, dit is uit soos koekies in 'n weeshuis. En oud nooit daaroor gepraat nie, wou nie daar praat nie. Ek meen ek het nie eens my ouers daaroor gepraat nie en dit soos 'n swaard oor my kop gehang. En ek het dit, hoe noem hulle dit, file 13. Ek het dit toe in file 13 baie diep gaan bære. En die tweede groot skok wat toe nou gekom het op 9-jarige ouderdom toe besluit my ma en my pa om te skei. My pa het nie my ma baie goed behandel nie. Hy het erg gedrink. En hy het my ma toegesluit en weet, hy het lelike goed met my, as sal ek sê, hy het my ma geslaan, maar hy het net altyd voor ons gedoen nie. Hy was baie, hoe sal ek sê, besitlik oor haar gewees. So ek dink dit was maar 'n storie wat oorgedra was van my oupa se kant af, want my oupa het my ouma gedoen, maar van sy kant. So maar dis 'n gesprek vir 'n ander dag. En so dit was nou die tweede ding en ek meen, 'n ou se pa is jou Here en as jou ma en jou pa uit mekaar uit en dit was die tweede groot pyn wat ek gekry het. Jy weet. En hierdie was ook 'n baie deurmekaar tyd gewees. In hierdie tyd, toe was julle nog steeds in hierdie Anglikaanse kerk. Was julle konstante kerk bywoners? Ek try net dink, hoe was jou geestelike toestand op hierdie tyd vir jou lewe? Op hierdie stadium, soos ek sê, ons was nooit regtig in kerke nie. Die enigste tyd wat ons in die kerke gekom het, was of by begrafnisse of by troues. Alright, okay. En dan net voor my ma en my pa geskei het daar iets gebeur. Ek weet nie hoe ons by die mormone uitgekom nie. Daar 2 elders by ons huis aangekom, hulle noem hulle self elders, en toe het hulle begin, daai tyd, ek kan nie, daai tyd was daar nog nie video's, was nog nie goed, dis nog die ou rolplay, hierdie draai films, toe het hulle begin films wys oor die Bybel, oor Christendom en die kerk en al daai goeters. En ons het na die Mormoonse kerk toe gegaan, en toe my ma en my pa nou geskei is, eventueel, het ons nog steeds na die Mormoonse kerk toe gegaan, en daar is ons gedoop met die onderdompeling. En die Mormoonse kerk is ook nie regtig 'n kerk nie, is meer 'n kultus, as hy dieper in die ding ingaan. Verseker, 100%. En ek is nie heel goed as af te breek nie, maar ek wil net vir die hele, hoe sal ek sê, die hele legkaart aan mekaar sit, hoe die dinge aan mekaar begin vou het. En maar in die tyd was ons in die Mormoonse kerk, en my ma was ook op soek na 'n kerk. Toe het ons laterand na die Methodiste kerk toe gegaan, ons was in die Full Gospel Church, en ons het na 'n klomp verskillende kerke toe gegaan, en op 'n latere stadium het my een oom 'n grap gemaak, toe sê, weet jy wat man, vat sommer net 'n duif, 'n wit duif, en gooi hom daar in die kerk in, en dan sê hulle dis die Heilige Gees, en wat dit was dit meer 'n grap gewees, jy weet, dit was nie regtig, sal ek sê, die regte ding om kerk toe te gaan, en die Here te dien, en so my hele begin my lewe was heeltemal verkeerd gewees. Dit is nie glad nie op 'n Christelike beginsel gebou gewees nie. Daar was nie daai hoeksteen of daai fondasie van Christendom was nie daar nie. En dit was my hele deurmekaar storie gewees. En ek dink in 'n mate was ek al klaar teleurgestel in die Here. Jy weet, al die dinge wat so deur mekaar gegaan het, jy het hierdie valse leraars ontmoet, hulle vertel vir jou van die Here, maar dit is nie eintlik regtig, hoe sal ek sê, hoe jy lewe met lei, soos Jesus sy lewe gelei het nie. Ek meen, want as jy dieper aangaan in die Mormoonse storie, en dan gaan jy, dan hulle 'n boek, wat deur Joseph Smith geskryf is, Book of Mormon, die Mormoonse boek, daai ekstra boek wat hulle bygeskryf het, wat hulle bygesit het, wat hulle eintlik die belering is. En so toe ek 10 jaar oud is, het ons verhuis uit Kimberley uit, dus ons Standerton toe. My ma is toe weer getroud. Hierdie persoon het ook hy's ook 'n musiekfanatikus gewees, ook na baie musiek geluister, hy het ook albums gehad van
van Black Sabbath en Deep Purple en hy het ook na die Beatles geluister en so basies was dit alles oor musiek gewees. En ek het toe begin obsessief raak met Deep Purple se musiek. Daar was een liedjie van liedjie se naam is Fireball. En ek het gereeld na hierdie liedjie geluister en oor geluister en daar was ook 'n Black Sabbath album gewees, We Sold Our Soul for Rock and Roll. En daar was een liedjie wat ek baie na geluister het, was Master of Reality. Dis een van die liedjies gewees. En nog 'n liedjie was NIB. Van die woorde was My name is Lucifer, please take my hand. So ek het baie na hierdie goed geluister, jy weet. En so dit was maar die dinge wat gebeur het. En toe later van tyd het ek begin luister na, daar was 'n groep gewees, Soft Cell, maar hulle was nie, ek sê hulle was meer 'n homoseksuele groep. Hulle musiek is alles gebaseer op die voorsanger was 'n homoseksueel en ja, hulle musiek was ook nie baie goed gewees en dit het alles hoe sal ek sê op perverse manier, as jy nou die goed begin luister, dan begin dit soos 'n perverse impak op jou maak. Sê my net gou, ek is bekend met Black Sabbath. Ek dink meeste mense sal weet. Ek ken nie Deep Purple. Is dit ook soos, ek bedoel Black Sabbath dink ek is soos volkome satanisties. Is Deep Purple ook in daai realm of sal jy sê? Ek sal nie sê Deep Purple is so erg in dit nie, maar hulle het ook liedjies wat hulle skryf oor demons en wizards en al daai goeie. So die elemente is daar, maar hulle is nie so ver soos Deep Purple in dit nie. Deep Purple het verskeie tye waardeur hulle gegaan het. Met tye was hulle nie so donker gewees, maar met tye was hulle verskriklik donker gewees. Ja. Maar ja, dit is ook 'n gesprek vir 'n ander dag, maar en in hierdie stadium het ek ook toe begin worstel. Is ek 'n man, is ek 'n vrou? Wat is ek nou eintlik? Het ek 'n identiteitskrisis begin kry, weet. Nou met hierdie impak van die musiek, dinge wat in my lewe gebeur het, hierdie nuwe man wat in my lewe is, hy het my gesê jou pa is sleg, ek is nou jou pa en weet, dinge het begin deur mekaar raak, nee. Dit was heeltemal 'n rowwe tyd in my lewe gewees. Na al hierdie teleurstellings het ek begin soek na iets en ek het begin, hoe sal ek sê, ek het toe liefde begin vind in kos en goed, weet. Ek het toe daai wat jy kry, jy gaan soek iets wat vir jou plesier gee. So ek het hoe sal ek sê begin gewig optel, want ek het toe later aan net, hoe sal ek sê, vrede gevind in kos, jy weet. En ek het toe gewig opgetel en was oorgewig gewees. Toe ek nou later van tyd toe ek na hoërskool toe gaan, en toe sit dan nog 'n erger impak op die storie. Want ons nou altyd by die LO klas, moet jy nou 'n kaal bolyf en jy nou LO gaan doen en whatever, toe die LO onderwyser vir my sê, ja, jy lyk soos 'n topless T-model, weet. En toe is dan nog 'n erger impak op my en weet, toe raak ek nog meer kwaad en ja, ek het net kwaad geword vir die lewe en ek het vir die Here gevra, maar yes, like, is jy nou 'n Here is van liefde, en hoe al hierdie goeters, ek is verkragt toe ek klein is, my ma en my pa is uit mekaar uit, nou het ek weer 'n stiefpa gekry wat my slat en my ma slaan en allerhande slegte goed doen en heeltyd, nou wonder ek nou, is ek 'n man, is ek 'n vrou, al hierdie goeters het so begin maal in my kop en jy weet, en ek het begin wonder, waar is die Here? Wie is die Here? Wie is God? Wie is Jesus? Wie is hierdie persoon waarvan almal praat, waarna jy moet, want jou maatjies praat, as jy skool toe gaan, dan praat jou maatjies van Jesus en hulle gaan Sondag skool toe en al hierdie goed, dan wonder jy nou maar, waar, is daar so iets? Weet? So dit bly nou maar by jou opkom, want ek meen, jy het nie hierdie, hoe sal ek sê, hierdie belyning in jou lewe of hierdie identiteit wat jy jouself kan identifiseer met Jesus of wat Christendom of wat God is nie. En ek dink ook maar is 'n kwessie van onkunde, want ons ouers het nie van beter geweet nie, want hulle het ook nie regtig omgegee waarna ons luister, waarna ons kyk of wat ons kyk nie. En dit is wat ek probeer sê. Ja. Ons moet vandag attent wees waaraan ons kinders blootstel. Verseker, ja. Of waaraan ons onsself blootstel, en dit is wat ek dink dit is die boodskap wat ek wil oorbring, en dit is
Ja, soos hierdie tradisionele Christendom om net, jy weet, kerk toe te gaan uit tradisie uit, jou kinders groot te maak in dit net omdat jy so groot gemaak is. En ons geen verhouding met die Here nie. Dit is soos jy sê, dit is absoluut die kruks van die saak. Hoekom ons hierdie goeders doen, dat mense kan sien hoe belangrik is dit dat jy 'n daadwerklike verhouding met die Here het, die woord van God ken sodat jou kinders kan oprig in dit, jy weet. Presies. Die ding is ek het altyd gesê ek het altyd vroeër gesê of ek sê nou nog, Christendom is nie 'n label nie, is nie 'n name tag nie. For sure, ja. Jy moet dit fisies gaan lewe. Ja, 100%. Maar ek wil net een stapie terugvat. Toe ek 13 jaar oud was, toe ek klaar gemaak het met die laerskool, was die Desember gewees, toe kom maar 'n dominee. Ons het in die straat gebly in Leslie, waar al die konsistories was. En ek kan onthou, dominee Ben van die Hervormde Kerk, hy toe kom afsluit vir die Desember vakansie. En toe sê ek vir myself, nou moet ons hier staan, en nou moet ons weer kom luister na 'n valse boodskap, valse hoop. En ek dink, hierdie boodskap het aan my vasgekleef. Ek weet nie hoekom nie, vir een of ander rede. Hy het toe daar begin, maar dominee Ben het altyd so stadig gepraat, te sê, ek weet, ons is nou die groot visies in die dam. Ek meen, dis nou Desember vakansie, ons gaan hoërskool toe gaan. So asseblief man, laat ons net klaar kry. En hy het die boodskap gebring om te sê, as jy 'n ware Christen wil wees, moet jy soos 'n brief wees. Mense moet in jou kan lees wat Christendom is en wat ons gewoonlik sê is, die mense sal sien aan die vrugte wat jy dra, the fruit that you bear. Wanneer dit moet in jou doene en dade wees, dat mense kan sê, ja, waarlik is hy 'n kind van Jesus. En daai boodskap het altyd in my agterkop bly vassteek. Jy weet, daai ding het nogal 'n impak op my gemaak en toe dominee Ben begin praat en toe hierdie boodskap begin deurkom, dis dit asof hy net met my praat daar in die kerksaal. Jy weet. En ek het daai boodskap het ek ter harte geneem. Maar ja, en met dit wil ek net sê, dit wys jou belangrik kan 'n preek wees, nê? Ja, so mens moet nie underestimate wat die 'n ordentlike preek is wat gefokus is op die woord van God, want dit is 'n groot ding wat my lewe ook verander het. Jy weet, soos dit is die groot ding wat my laat draai het van 'n lou warm Christen, is daai preek van Paul Washer wat net jou op jou sonde gekonfronteer het. En ek dink vir iemand met soos my persoonlikheid veral het ons nodig om te hoor, jy weet, hierdie is wat dis nie 'n grys area, dis wit en swart, hierdie is die woord van God. En dis wat Paul Washer in daai preek vir my gedoen het. So ek wil net daarby add om te sê, mens moenie onderskat hoe belangrik 'n preek kan wees in iemand se lewe nie. Verseker. Ek is bly dat jy dit opgebring het, want net een preek kan 'n groot impak in 'n ou se lewe hê, jy weet. Amen. En maar ja, toe ek nou in die hoërskool is en ek het toe ek begin erg rebelleer. Ek het 'n rugsak gehad. Ek het Ace Frehley, die ou van Kies. Hy het wel het mos sulke gesigte so geverf en hy het daai lang tong gehad. Ek sal hy voete 'n bietjie insit. Ek het hom geteken op my rugsak agter. En dit was my sak gewees by die skool, jy weet. En ouens het my skeef aan gekyk en daar was twee meisies in ons klas gewees. Daar was Nita en Anita. Hulle het altyd vir my gepreek en ek het altyd so aangekyk en sê, weet, glo julle in hierdie goed wat julle my probeer vertel. En ja, so dit was nou vir my 'n ander storie gewees en ja, op daai stadium het ons nog nie regtig kerk toe gegaan nie en maar ja, dit was, soos ek sê, dit was nie, sal ek sê, ja, godsdienst was daar, maar ons het vinnig partykeer gebid as daar geëet moet word en sulke goed, maar jy het nie verhouding met die Here gehad nie. Dis nie dat jy wedergebore was daai tyd. Nee, maar toe later het ons van Leslie af getrek Eendrag toe, want Leslie is eintlik Leandra's. Leslie in Eendrag. Nou Leandra is twee broers gewees. Op Leslie is daar drankwinkels en op Eendrag is al die kerke. So dis twee broers wat plase gehad het. Die ene het gesê daar kan borrelstore goed op sy plek kom en die ander het gesê daar mag nie kerke wees. Dit is tot vandag toe nog so. En waar is dit nou? Is dit Mpumalanga? Leandra. Waar is dit?
Leslie en Eendrag. Ja. Dis die twee dorpies. En wat se provinsie is dit nou? Ja, hier in Mpumalanga. 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 Yes. En snaaks genoeg, toe trek ons langs 'n oudste in van die ou apostoliese kerk. En my maat met die oudste begin praat. Ons het 'n huis by hulle gehuur, want dit was basies 'n huis wat in twee gedeel was. Ons het aan die een kant gebly, hulle het aan die ander kant gebly. En my maat gereeld met die oudste begin praat of gesels. En ja, toe besluit my ma net, hoorie, dis tyd nog. Ons gaan nou begin na die ou apostoliese kerk toe gaan. En my ouma was 'n natuurlike element, want sy was 'n devoute ou apostolie gewees. Sy het in die kerkkoor gesing en sy het altyd vir die priester geluister en wat die oudste sê en jy weet sy was die devoute ou apostolie gewees. En ja, dit ons nou begin kerk toe gaan en dit het begin groei op my en ek het die Bybel begin studeer en ek kom ek agter, jy weet, ek het altyd geweet daar's iewers 'n koneksie, ek moet iets doen. Het sy dit nou aan die donker kant is of dit nou aan die wit kant is, want vir my is dit 'n tipe, ek is 'n tipe ou, daar's nie vrye grys areas nie, of wit of swart. Ja. So watter kant jy gaan dit 100% doen, jy weet. En ek nou begin toe ek nou in die ou apostoliese kerk, toe ek nou weer gedoop vir die 3de keer. Hulle doop anders, hulle gebruik olie as ek reg kan onthou, dan trek hulle kruis vir jou kop. So jy's nou en dan gaan jy nou verseëling, hulle het 'n paar verskillende goed wat hulle ook doen. En toe sê ek nou, right, ek gaan nou ernstig inklim en ek wou toe nou 'n onderdiaken word. Dis nou die eerste ampt wat jy kry, onderdiaken as 'n priester, en dan is dit dan nou oudste of profeet, en dan het dan nog apostels. Vroeger jare was daar altyd 4 apostels gewees in die verskillende provinsies. Hulle was nou basies soos 'n gesag. Wel, dit is seker nou nog so, want jy moet nou eers vir die priester gaan vra as jy van die een dorp wil ry na die ander dorp, of moet hy nou 'n brief skryf of whatever, en dan stuur hulle nou briewe en goed. So, ek is nou ernstig, ek was nou ernstig aan hierdie ouens in die ou apostoliese kerk, en ek was toe nou all fighting fit, en ek het die Bybel begin bestudeer, en toe was dit nou van die regte kerk, en al die ander kerke is verkeerd, en ek kan onthou die huiskind wat toe nou ons hoofmeisie geword het in matriek. Ek het altyd met haar betuig, want sy was in die AGS kerk, en ek het altyd fight met haar gehad, en sy die AGS kerk kom nou weer van hulle sal ek sê, is afstammelinge van Johannes die Doper, en ja, apostelkerk kom van die apostels af, en jy weet, soos die goeders maar gebuig, en dis nou maar ek my eie goeders aan mekaar gesit het, en so ek maar aangegaan het, en ja, in die tyd het ek ook nie regtig meisies en goed gehad nie. Vir my was 'n meisiekind maar 'n taboe ding gewees, altyd 'n geworstelry gewees. So ek sê ek nog steeds hierdie geslagsidentiteit gehad, en hoe oud is jy op hierdie stadium? Yes, ek luister. Hoe oud is jy op hierdie stadium? Want ek was hier so 15, 16 gewees. En ja, toe het ek 'n vriend ontmoet, aan naweke, as ek by hom oor gaan kuier het, op Sondag het hy Sondagskool toe gegaan. Hy was in die NG Kerk gewees, ek het nie Sondagskool toe gegaan nie. Toe ek stadig maar seker dat ek weer begin wegbeweeg van die uit die geloof uit. En ja, ek het nog steeds geworstel met hierdie wat is ek nou eintlik? En ek het toe ernstig begin, hoe sal ek sê, wys dat ek haat homoseksualiteit. As daar byvoorbeeld iemand is wat in die gesprek is wat gay is of whatever, ek sien 'n ou is, en ek kan hulle sommer dadelik pinpoint ook. Ek het toe nou geleer om hierdie mense te lees ook. En ek het dit gewys ook, dat hulle is nie my favorite peanut in the packet nie, weet. So ja, dus ek sê, en baie keer het ek met my vriend ook, as ek alweer gaan kyk in die aand en lê ek wakker en vra hy van, wat gaan met jou aan? Dan sê ek, man, jy sal nie weet wat deur my kop aangaan nie. Ek oor al hierdie goeders geleen en dink, en heimwee gehad, en kwaad gewees, en geboeker, en ek was net nie op 'n goeie plek gewees, en ek het nooit regtig met almal gedeel waardeur ek gaan nie, en soos ek sê, toe ek begin stadig maar seker sterker beweeg na die donker kant toe. Toe ek begin luister na groepe soos Iron Maiden, Wasp, AC/DC,
Ja, ek het na Creator begin luister, na groepe wat erg satanisties is, Venom, daai tipe van goed. Waar die ouens, King Diamond en daai ouens wat volslae sataniste is. Jy weet, hulle gebruik nie eens net backward dis nie weggesteek of niks nie, dis sommer openbloot. Ja, en nog 'n ding is toe hulle nou by die hoërskool begin, toe Rodney Seal nou begin rondbeweeg het en begin het met die backward masking en die goeters, dat ek oor hierdie goed gelag en ek wil weet dat Karels musiek kan jy mos nou nie verander in 'n duiwel aanbidder of jy weet, musiek is nie deur die duiwel daar nie, jy weet. So dit is so ek sê alles is altyd gesugarcoat. Weet en die hele ding is net omrede my maale ook na musiek geluister het hulle dit nie gesien as verkeerd nie. Ek meen hulle het na hierdie ou wat Bad Out of Hell gesing het, Meatloaf van daai goeters, dis alles satanistiese goed en mense weet dit nie. Ek meen Hotel California is ook 'n satanistiese liedjie. Ek meen daar's baie liedjies van Queen ook wat satanisties is. Daar's 'n song van Neil Diamond wat almal Sweet Caroline is ook 'n satanistiese liedjie. Dis 'n anthem van die sataniste en mense weet dit nie eers nie. Jy weet. Daai Imagine van John Lennon, daai is ook 'n dis so boos as wat jy kry. Dis 'n bose song daai. As ou nou die woorde en goed gaan begin luister, dit is hoe ek sê, weer eens, ek kan nie genoeg, hoe sê die Engelse sê, I cannot put enough emphasis oor wat ons moet waak teen wat ons kinders na luister en waarna hulle blootgestel word. Verseker. Jy weet. En so ja, en hierso so na die einde toe van my matriekjaar wat ek nou eintlik maar moes nou ek meen maar net 6 maande van jou matriekjaar het jy nou al skool. Ek was 4 maande van die 6 maande was ek in die skool gewees want ek het I dropped out of school want ek wou nie meer skool toe gaan nie. Dinge was deur mekaar. Ek het al begin kruise onderste bo dra wat sterk satanistiese goeders is. Ek het sterk gerebelleer. Ek wou nie meer in my ma se huis wees nie. So ek het pad gevat. Het jy toe al besluit, jy weet jy gaan nou definitief hier na die donker kant toe gaan? Sê jy jouself toe alles satanis genoem het? Ek sou nie sê ek was toe volslae satanis, want ek het nog nie regtig verstaan wat satanisme is. Maar jy begin nou neig in hierdie rigting in. Ja, want ek het toe klaar begin kruise onderste bo dra en ek het begin laster en ek het omgegee en oor die invloed van hierdie musiek. Jy sê dit het 'n groot impak gemaak dat jy begin besluit het soos ek wil wees soos hierdie ouens is. Ja, want ek het soos ek sê ek het ook agtergekom ek is ook musikaal want ek het ook begin, hoe sal ek sê, ek het in die kadetorkes byvoorbeeld het ek die in Engels noem hulle die snare drum, die een drum wat jy speel. Ek het vir die ouens gewys om dromme te speel. Okay? En ek gaan nou by hierdie inkom waar alles nou begin, hoe dinge ernstig begin raak het. Ja. Net voordat jy daar kom, ek wil net so try jou mindset weet. Wat was dit vir jou van die wat jou aangetrek het? Wat is dit wat vir jou laat besluit? Of is dit meer soos net 'n ding uit rebellie uit? Of is daar iets wat is soos ek smag daarna om hierdie rigting te gaan oor jy dink dis hoe dit vir jou gaan uitwerk? Jy hoor wat ek sê, soos wat was die motivering? Robbie, kom ek gaan nou vir jou sê, ons gaan ingaan, dan gaan jy presies die hele ding, dan gaan jy begin verstaan waar dit gaan. Daar was iets wat my getrek het. Maar ek het nie geweet wat dit was nie. Ek het nie geweet wat dit was nie, want ek het klaar die verkeerde goed begin doen. Ek het my hare begin groei, ek het die kruise onderste bo begin dra. Ek het onderste bo kruise begin dra en ek het alles begin agterste vooraan doen. Jy weet, want satanisme is basies alles teenoorgestelde van Christendom, as hy dit so wil verduidelik. Right, en dan gedurende die Desember vakansie van 1989 het ek van 'n baadjie aan mekaar begin sit. Daai tyd was die denim baadjies in met 'n backpatch opgehad met die band wat jy of die groep wat jy ondersteun en dan het jy al die lapelle begin opsit en AC/DC, Led Zeppelin, Iron Maiden, Slayer en al die goed. En ek het al meer begin hamer op die hoe sal ek sê, heavy metal musiek. En te vir Kersfees, ekskuus tog, het ek
dit was daai tyd was daar nog 'n CNA gewees, het ek het Black Sabbath 'n album uitgebring met die naam van Heaven and Hell, en ek het gevra, ek wil dit hê vir Kersfees. En ek het die album gekry, en ek het ek kan dit nog so mooi onthou, het was in Sekunda gewees, in my neefie se kamer. Dit was 'n langspeelplaat gewees, en ek het die een liedjie oor en oor geluister, die Heaven and Hell, as ek reg kan onthou, dit is die tema lied van die album. En ek weet nie nou hoeveel keer ek die liedjie oorgeluister, en volgende oomblik toe die hele kamer, dis al so helder, 'n rooi lig in die kamer. Sal dit nooit vergeet nie. En toe voel ek, en ek kry nou hoendervleis, toe voel ek, hier is iets vir my in die kamer, en dit was die eerste keer wat ek Satan van aangesig tot aangesig gesien het. Kan ek dit ook sê, dis die eerste keer wat hierdie video gehaak het, nou net toe jy daaroor begin praat het. Okay, alright. Wat gebeur het is, dit is net herhaal, wat gebeur het is, die kamer, daar was 'n rooi lig, wat 'n rooi lig in die kamer ingekom, Ja. dit was nie die son gewees nie, dit was nie 'n, hoe sal ek sê, 'n Ek weet jou. kunsmatige lig nie. Ja. Dit was 'n helder rooi lig, was die eerste keer wat ek Satan ervaar het, gesien het van gesig tot gesig. Hoe het jy geweet dit is die Satan? Hoe weet jy dis soos hy, nie net 'n demoon of jy weet sy nou maar een van sy minions of iets nie. Jy kon sal ek sê, jy kon aanvoel, hierdie ding is hy het krag, en hy het mag en goeders, hy's sterk, hy's uit jou laat bang voel, en uit jou so, hoe sal ek sê, uit jou, dit is daai ding van, dit is iets wat jy nie verwag het nie. Uit jou onkant betrap. Hoe het hy soos 'n mens gelyk? Dit was fisies soos 'n mens, ja, dit was 'n mens, maar dit was nie 'n baie mooi mens nie. Ja. Is dit? Want ek weet soos my verstaan van Satan, en ek weet nie of jy sal saamstem met dit is, hy soos self amper soos 'n shapeshifter. Jy weet dat hy soos verskillende forme kan inneem, want ek weet soos in daai boek wat Rebecca Brown geskryf het, wat sy mos praat van die vrou wat ook soos 'n hoofheks was, hoofsatanis of hoofheks in Amerika, het sy weer gesê soos die Satan was die mooiste man, maar ek neem nou maar aan, dit was meer uit 'n verleidende oogpunt, dit sy sê sy het met die Satan geslaap en al hierdie goeters, was haar testimony, so ek weet nie, ek dink dit kan seker wees dat hy na jou verskyn in een vorm, en na haar toe in 'n ander vorm. Ek dink dit ook is belangrik om te weet, die Satan is net op een plek op een slag, nê? Want hy sê, hy is nie alomteenwoordig nie, hy's 'n persoon in 'n gegewe plek. Ja, maar hy's definitief 'n shapeshifter, hy's definitief nie, hy kan shapeshift, en ek gaan jy nog later gaan ek vir nog insidente vertel wat gebeur het. En en dis om ek sê, sy presence was daar. Eers het ek gedink, almal het altyd gesê, my oom se vrou se ma, sy het nog nie tot rustig gekom nie. En eers het ek gedog is was sy. Maar toe kom ek agter, dit is nie 'n vrou nie, dis 'n man wat daar is. So dit kon nie sy gewees het nie. Verstaan, dis hoe ek sê, dis hoe ek op die slotsom gekom het, want ek het gevoel daar's iets in die kamer, en ek gedog eers dit is die ou tannie was se gees wat daar is, en toe kom ek agter, dit is nie, dis definitief 'n mens, dis definitief 'n ding, maar dit is nie 'n vrou nie, dis 'n man. En jy kon hom mooi sien, kon jy hom soos uitmaak. Sy hom soos kan herken nou as jy hom weer sien. Ek sal hom herken, verseker. So. Ek sal hom herken. Okay. Verseker. En ja, dit was my eerste encounter gewees, soos ek sê, en ja, dit was eers, dit was bonatuurlik. Kamer wat rooi geword het, ligting, jy eers skrik jy en sê, maar jy weet, jy's nou doen ek met hierdie goed, en almal praat van hierdie goed, en nou dink jy, wel, dit kan nie gebeur nie, en volgende oomblik hier gebeur het, jy weet. Ja. Dis basies, jy's geskok, en jy's hoe sal ek sê, jy's geskok, en jy's sê die Engelsman, gesurprised. Terselfdertyd, jou brein wil nie vir, iets het gebeur, maar jy hoe sal ek sê, jy weet nie, is dit waar of is dit nie waar nie, jy weet. Dit is 'n illusie. Is jy heeltemal wakker op hierdie oomblik? Is dit ek was 100% wakker. Dis nie 'n droom of dis nie 'n visioen of ietsie. Jy sê is in die kamer raak rooi en jy het hierdie persoon gesien. Wie jy sê jy dink is die Satan. Dit was definitief, dit was nie 'n droom nie, dit was soos wat ek en jy nou praat. Ek het daai plaat oor en oor geluister, en die volgende oomblik
hier is die lig, hier is die kamer rooi en hier is hierdie Satan saam met jou in die kamer, Okay. jy weet. Ek meen, jy speel die hele tyd hierdie musiek en jy saam in hierdie hele tyd, dit is soos jy basies hierdie ding saam en jy wek hom op. Jy nooi hom in. Jy nooi hom in. Dis dieselfde soos wat ons praise and worship. Ons nooi die Heilige Gees in. En dis dieselfde wat jy doen hierso. Ek hoor jou. Jy weet? En toe ek nou begin werk het, toe ek 19 jaar oud was, het ek my eerste drumstel gekoop. Toe het ek begin in groepe en goed begin speel en ek het begin na hoe sal ek sê nagklubs toe gaan in Johannesburg om te kyk hoe ek kon ek het geweet hoe om die goed te speel, maar ek kon nie vloeiend drums speel nie. Ek het nou maar gaan leer daar in Johannesburg, het ek saam met 'n vriend van my Johannesburg toe gegaan elke naweek. Ek nou maar gaan kyk in die nagklubs en goed gaan rondloop en gaan kyk hoe werk dit. Ekskuus, voor jy aangaan met daai storie, ek wil net seker maak met hierdie original encounter, was daar toe enigiets meer wat gebeur het? Het jy het nie 'n gesprek gehad so iets, het jy net was dit soos hy was daar saam met jou en toe is dit verby? Hy was saam met my. Hy was saam met my. Ek het nie, daar was nie fisiese gesprek nie, maar wat by einde van die dag wat lekker was, dit was toe nou vir my, wow, okay. Ek het nou iets bereik en so dit is nou nie meer hoe sal ek sê 'n hairy-fairy story nie, jy weet. Okay, so jy was al bly daaroor dat jy die bevestiging gekry het dat hierdie geestelike ding is reël. Yes. Okay, maar in daai oomblik was dit net hy was daar saam met jou en toe sy weer weg. Ja. Okay. Maar soos ek sê, ek meen dan met dit daar alhoewel sal ek sê na daai encounter het daar definitief demone en goed saam my agtergebly. Nee, ek verstaan, ja, maar ek bedoel daar was iets meer as dit, dit was daar het iets gebeur en daar het iets geskuif in my gees. Okay. Ja. Ek het jou En op 21 het ek nou volstoom in groepe begin speel. Ek het toe 'n nuwe drumstel gekoop. Ek het toe in meeste van die groepe hier in Sekunda gespeel. En daai stadium het ek ernstig begin drink. Ek sou byvoorbeeld sal ons in 'n sal ek sê in 'n plek instap, jy stap nugter daar en dan kruip jy daar uit. Ek het soos in die aand as ek of in die middag as ek van die werk af gekom het, het ons gaan oefen. As ons daar klaar is, dan ons gaan drink tot 3, 4, 5 uur in die oggend, dan 6 uur gaan jy weer werk, jy is dronk. Dit was, hoe sal ek sê, seks, drugs en rock and roll en dit was die storie gewees. Jy was nou die inman gewees en jy die groepies gehad en almal wil om jou wees en jy het nou hierdie hoe sal ek sê hierdie tipe van 'n mag oor ander mense. Okay? Jy begin soos 'n idool word, jy's soos 'n idol, jy's nou hierdie beroemde ou en jy's nou groter as almal. Dit was 'n lekker gevoel gewees. En later van tyd het ek toe betrokke geraak in ander groepe. En toe het dinge begin met dwelms en allerlei goed. Toe dinge begin deur mekaar raak. Gewoonlik voordat ons gaan optree het ek na ernstige satanistiese musiek begin luister, so Slayer, ek het na Creator, Slayer, Napalm Death, enige satanistiese musiek of speed metal wat my op 'n high kon kry. Ek was so op 'n high gewees voordat ek op die verhoog gegaan het, dat die ouens altyd gekla voordat ons gespeel het. En as ek klaar gespeel het, dan ek acid gepop om nog hoër te gaan en dan om dan uit buite myself te gaan en dan begin te praat met demone en goeters, jy weet. So dit was really want ek weet soos daai een video wat ek ook gemaak het, die eerste een oor die vrye messelaars, het daai ou ook gesê, jy weet, as jy dronk is of as jy hoog is, jy kyk vir daai persoon, dit is asof hulle in 'n sekere manier gepossess is. Jy weet, soos iemand wat flare out dronk is en daar is hierdie idee van dat soos drank is mos nou 'n ding wat meer 'n depressant is. Dat soos jy die frekwensie in jou liggaam verlaag en dat dit jou nou meer oopmaak tot op die geestelike riem te kan sien. Want ek bedoel, soos jy sal ook weet van hierdie dwelms het mos 'n hallucinogen tipe effek. En van die ouens sê of bespiegel dat dit is dat jy in 'n tipe geestelike riem kan insien met hierdie. Ja. So ek weet nie of jy sal saamstem met dit, jy weet nou al deur hierdie goeters is. Dis meer as dalk net 'n hallucination, maar dat dit actually
Want ons verstaan as 'n hele geestelike riem om ons. Jy weet, soos Ja. jy kan dit net nie sien nie, maar hierso was jy nou in goeders betrokke en dat baie van hierdie dwelms en middele gebruik word om in hierdie ding te kan intap. So jy sal saamstem dat dit is dis moontlik. Dit is verseker, want onthou nou, wat dwelms jy doen is jy begin hallusineer en jy begin goed sien wat nie daar is nie. En soos ek sê, jy tap in die geestesrealm in. Ja. Weet, so, jy begin oor goed te lag en jy begin praat met goed wat ander mense nie kan sien nie. Ja. En So, net vir clarity, jy verloor, daai eerste occasion waarvan jy gepraat het, jy was toe nigter. Dit was nie Ek was nigter gewees. hallucinating Ja. enigiets is okay. ek was nigter gewees, 100% nigter. Okay. Dis hoekom ek sê, die mense dink dit is grappies en dit staan in Efesiërs 6 vers 12 wat ons mee oopgemaak wat ek gelees het, wat ek gesê het, want dit is in die geestesrealm. En ja, toe het ek my ex-vrou ontmoet. Ons het begin uitgaan. Ek wou nie regtig trou nie. Op 'n einde van die dag het ek toe nou maar getrou. En ons was ook nie regtig gelukkig gewees nie. En ja, as ek gegaan het om te gaan band practice, dan het sy haar Bybel gevat en sy begin lees uit die Bybel en sê ek van man, weet jy wat, vir my is dit klomp gemors daai, ek glo nie in die Bybel nie. Wat is dit? En toe het haar pa my begin dwing om saam met hulle kerk toe te gaan en dinge het begin skeefloop en sy op daai stadium het ek begin wegbeweeg van sterk drank af. Ek het nie meer regtig drank of goed gebruik nie, maar alhoewel die groepe waarna ek saam 'n week geoefen het, alhoewel ek nie self gerook het nie, maar hulle het daggaan goed gerook en ek meen ons het dwelms so goed gebruik. Ek het acids gebruik. Acid, LSD en daai goeters het ek gebruik. Maar gewoonlik daar waar ons band practice gedoen het in die motorreis waar ons geoefen het die ouens hulle dagga gerook en maak hulle, ek het daai goed, hulle noem dit klankies. Ek het ook daai dagga ingeneem. Ek was ook op 'n high gewees. Ek was ook op 'n goeie sessie gewees. Ek het ook weer eens dieselfde groepes deurgegaan en ja, vir my was dit maar net, jy weet, musiek was my god gewees op daai stadium van die geveg, weet. En dan natuurlik Lucifer het my gepraat en die duiwel het my gepraat en my gewerk en my begin in 'n rigting in dryf. En so ek sê, toe ons op die einde van die dag soos uitmekaar uit. Ek het toe nou my vrou wat ek nou mee getroud is, het ek toe ontmoet. En in daai tyd het ek begin 'n studie maak oor gelowe. Ek het boeke begin lees van Rodney Seal. Dit ek nou gelees oor wat vir jou sê staan, ek het die boek nou nog staan jou man teen satanisme, en ons het nog 'n boek wat ek hier goed gelees want ek gelag daaroor en sê jy weet wat so stront skryf hierdie ou. Hulle weet nie waarvan hulle praat nie. En vir my het ek dit die realiteit was gebuig gewees. En ja, dit was vir my net 'n een groot grap. Vir my was Christendom of godheid was vir my 'n joke gewees. Dan ek het aan daai stadium het ek ernstig of nie ernstig, ek het daarvan gehou om horrors te kyk. Ek het om terug te gaan het ek ek het 'n hele klomp films gekyk. Daar was 'n film gewees, dit was oor die duiwel gewees. En die film het my baie gefascineer. Exorcist, maar ek het nee, het was nie Exorcist gewees. Omen. Ek kan nie die ding onthou nie. Dit was geskied gewees. Ek sal moet gaan teruggaan en te gaan kyk wat was die film se naam. Dit was ook waar die ding basies wat jy nou van gevra het oor die shape shifting. Ja. Dit het aan daai film ook gebeur. Ek kan net nie onthou wat was die film se naam. Devil's Advocate. Sê net weer. Devil's Advocate. Sien dit nie. Nee, dit was nie Devil's Advocate nie. Dit was Devil's something, maar dit was fisies oor die duiwel gewees. Daar was rituele en alles in hierdie film gewees en hierdie ding het my baie aangetrek. Jy weet, ek het hom gekyk op 'n baie jong ouderdom. So al hierdie goedes het al klaar begin vassteek. Weet. So dis wat ek sê, dit was nou 'n aanloop van goedes wat nou gebeur het. En so ek sê op die einde van die dag is ek nou met my heiliglike vrou getroud in 1999 het ek 'n nuwe band begin met die groep met die naam van Theater of Fear.
En daar het ek nog meer in die donkerte in beweeg. En ek het eendag het ek wakker geword. Dan gaan skryf ek 'n hele gedig. Die gedig se naam was Master. En dit was alles oor die duiwel. En toe later van tyd het ons die ding getoonset. En dit was een van ons songs wat moes gespeel gewees het elke keer as ons op die verhoog gegaan het. En ja, I bleed with no remorse en sulke goedes, dis woorde waaraan is, daar's as jy hierdie ding lees, sien jy daar staan die duiwel, jy sien hom in hy gedig. Maar ek het al die goedes vernietig, ek het dit nie meer nie. En dit is toe ek nou ernstig met die okkulte begin betrokke geraak het. Daar was 'n vriendin van my tannie, hulle twee het saam gewerk, maar sy het nie geweet sy is 'n heks nie. En maar sy het ook in 'n groep gespeel. En soos met die musiek het ons mekaar toe nou ontmoet. En toe het ons nou begin praat en so het dit begin. En toe het sy my begin leer. Dis toe nou waar die Wicca ingekom het, die white witchcraft waarvan almal praat. Of hulle noem dit The Craft. Daar's 'n film ook, die fliek se naam is The Craft, daai sulke hekse nonsens. Ja, van die 4 hekse. Ja. Toe sy nou begin leer, sy het van my eerste boek gestuur. Die boek se naam is Witchcraft, dis 'n blou boek. Daar's 'n pentogram op die hele ding is daar. Alles is daar, hoe jy jou magical name insit. En ek het toe nou 'n magical name gekry. Ek was toe ingelyf. Ek was toe die hoëpriester van die Coven. En hoe is die inlywing? Wat gebeur met die inlywing? Met die inlywing wat daar gebeur is, daar word 'n ritueel gedoen, daar word 'n sirkel, hulle noem dit we cast a circle, so hulle gooi 'n sirkel. Dis 'n klomp hekse wat saam met jou is terwyl jy hierdie ding doen. Ja, die hoofheks kom jy word ingelyf deur 'n heks. Die hoofheks van soos Mpumalanga nou of nee van daai Coven het my toe nou geïnisieer. Maar gelukkig hoeveel mense was daar? Daar moet 'n seksuele ding ook plaasvind, maar dit het nie gebeur nie. Gelukkig nie, want daai is groot bondage. Okay. Ek is toe nou ingelyf, ek is toe nou die hoëpriester. Sy het my altyd genoem the chosen one. Ek het toe 'n nuwe naam gekry ook. Maar die waarop ons kyk, hoe sal ek sê, Wicca, hoe die ding is, daar's ander roots in hom in. So jy kan besluit of gaan jy in 'n satanistiese rigting gaan, of gaan jy in 'n Hinduism rigting gaan, of 'n Boeddhiste, want jy summon nou die god en die goddess. So daar's nou die man en die vrou is gelyk. So daar's nie 'n vader nie. Daar's 'n god en 'n goddess. So jy het 'n altaar met figurines op, jy het kersse op, jy het 'n klok op. Daar's 'n klomp goed. Ek wil nie in diepte ingaan. As die goed sluk jou in, as jy verkeerde ouens hierna kyk, kan mense dit na die verkeerde rigting ingaan. Okay. Ek weet nie so wat een wat vir my wat ek net op 'n kommentaar lewer is, ek weet soos elke false religion het soos ook 'n vroulike god tot een of ander mate. Soos ek weet soos die Mormone het ook soos 'n mother god wat hulle dien. En soos die Rooms-Katolieke kerk het soos Maria wat hulle dien. Ja. Jy weet soos in Hindoeïsme het alles hierdie androgynous beings, hierdie man en vrou wat half gemeng is. So dis interessant dat soos wat jy sê, daar's altyd 'n vroulike god en jy weet in Christendom in die Bybel het ons net dat Christus was 'n man, jy weet, die Vader was 'n man, die Heilige Gees word uitgebeeld as 'n man en dis altyd die vals gelowe wat een of ander vroulike deity het wat hulle probeer aanbid. Ja, dit is waar dit gaan en dan soos ek sê, het nou altyd die goddess en die god gesummon en eintlik was die goddess nou hoor as die god en hulle sê dis 'n natuurlike geloof en jy weet dit is en dan doen hulle nou, sal ek sê, dan doen jy nou magic ook, maar dit is nou white magic want dit is nou nie verkeerd nie. Maar dit is alles gebaseer op Aleister Crowley. Ek weet nie van hy was gebrandmerk as the most evil man in the world. On die weekend read is and it harm none, do what you will. So in ander woorde, dit wat jy doen geen skade aan niemand, dus jy kan doen wat jy wil. Ja.
Ja. Right. En dan in daai tyd het ek toe nou vir my die satanistiese Bybel ook bestel en ek het die satanistiese Bybel begin bestudeer ook. Is dit wat daai Lewey ou geskryf het? Wat is daai hier 1960, né? Anton Zanzar Lewey. Hy het hom die rede hoekom hy die boek geskryf het is omrede hy het moeg geword vir hierdie tradisionele manne wat Sondag kerk toe gaan, maar Vrydag en Saterdag aande dan hulle in die pub, dan hulle dronk en hulle het hierdie perverse goed met die vrouens se goed aan toe sê, maar as dit nou hoe Christendom is, jy gaan skryf hy nou die satanistiese Bybel. Satan Bybel, ja. So, hoekom ek hierdie goed weet, want ek het hierdie goed bestudeer. En toe later aan het ek dieper in die Bybel en begin gaan, het ek aan ateïste se websites so goed begin aansluit en goed, want die ateïste ken die Bybel baie beter as baie van die Christene. Weet, hulle sal goeders uit, hulle sal nie, dis dieselfde soos met die moslems, hulle sal nie die Bybel in konteks gaan lees nie, hulle sal 'n teksvers gaan uithaal en dan sal hulle op daai ding gaan uitbrei en dan gaan voetjies en oortjies en stertjies so goed aansit en sê, maar dit is eintlik wat gebeur het. Nou, waar Wicca vandaan gekom het, dit is opgebou uit die ou gelowe, uit die pagan gelowe. Jy weet, en Gerald Gardner het die storie nou aan mekaar gaan sit en hy het nou boeke en goed gaan begin skryf en al die goeters. Maar wat ek ook toe begin doen het, is ek het toe mense begin vries, wat jy doen 'n ritueel, vat 'n ou se naam, skryf dit neer. Ek gaan nou nie in diepte vertel wat jy doen nie. En dan gebruik jy foto's en jy het 'n altaar wat jy gaan skryf vir julle heks, kry iets van iemand sy hare, sy naels of whatever. Soos voodoo tipe daai goeters. Sê net weer, Roy. Soos voodoo. Soos daai voodoo dol amper soos dit. Dis net nie 'n dol nie. Dis amper, onthou net, hierdie hele ding is so geïntertwine, is so in mekaar ingesit, soos wat ek vir jou gesê het, dis jy kan jou eie geloof gaan bou, hoe jy hierdie dinge in mekaar wil jy dit sien, ek het jou. Ja, so met ander woorde, as jy jou wortels gaan trek uit satanisme uit, of as jy wortels gaan trek uit hindoeïsme uit, of voodoo, of whatever, al hierdie goed kom dan by mekaar op die einde van die dag. Ja, ek het jou. Ja, wat dan nou op die einde van die dag nou maar opgaan na satanisme toe. Ja, ek het jou, ja. Jy weet, ek het toe nou die satanistiese Bybel begin bestudeer. Verskyn hierdie wat jy het nog gepraat van hierdie heks deel. Waar loop dit nou uit? As jy soos hierdie heks of iets op iemand, jy sê jy vries 'n persoon. Wat gebeur aan daai persoon? As ek nou maar ek wil iets doen teen jou. Ja. Dan skryf ek nou, vat jou naam, skryf jou naam neer op 'n stuk papier. Ek sit dit binne in 'n sak en gooi, ek maak hom vol water. Ek spreek 'n vloek op jou uit. Ek vries jou, ek gooi daai sak in die yskas. Ja. Jy weet, ek wil nou nie in diepte ingaan hoe die goed werk nie, want dit is nie wat is die idee dan, wat die effek op my dan sal wees? Ek wil graag hê, ek wil jou vasbou. Ek wil hoe sal ek sê, of ek wil jou vrou vat en of ek wil jou goeders afvat sodat jy niks aan my kan doen nie. Ek wil jou hulpeloos verklaar. Jo. En ek wil jou vernietig. Het jy dit gedoen met iemand? Ja. En het dit gewerk? Soos het dit 'n effek gehad op die persoon? Ja, dit het gewerk. Dit het gewerk. So jy saamstem dat as jy 'n wedergebore Christen is, hierdie ding nie 'n impak op jou sal kan maak nie. As jy onder die bloed van Jesus is, sal dit nie 'n impak maak nie, maar dis hoekom ons elke dag die volle wapenuitrusting van Jesus moet aantrek. Ek verstaan, ja. Jy moet dit elke dag aantrek. Dis hoekom ek sê, baie ouens sê, okay, ek is nou 'n Christen, ek is gedoop toe ek 'n babatjie was. Daar's 'n rede hoekom dit geskryf is. Dis hoekom ek sê, dis hoekom ek gesê het in Efesië 6 vers 12, dis baie belangrik om elke dag die wapenuitrusting aan te trek. En ons gaan nou daarby kom, hoekom dit nie 'n impak gehad het op my vrou nie. Okay. So ja, maar net weer gou vinnig so daai heks wat ook al jy oor die ou gespreek het, jy het hom toe, jy sê dit het 'n effek gehad. Jy kon hom toe manipuleer op 'n manier of iets aan hom doen. Ja, ek het 'n effek gehad en ek het gekry wat ek wou hê. Jo. Dis scary. Ek sal dit met jou deel, maar ek sal dit met jou deel, maar ek sal dit van die lig af deel. Okay. Ek wil dit nie hierso deel nie, want is reg. Nie dat ek dit wil wegsteek nie, maar dit werk. Dit werk. Maar dit is nie vir hierdie platform nie. O ja, ek het toe baie ernstig begin laster. My siening oor Jesus was a small yellow garlic eating bastard Jew with oily hair.
dit was my gesegde gewees vir Jesus. Toe. Daar's 'n ander ou wat ek ontmoet het, 'n groot ateës, hy was in die koerante ook gewees, ek gaan nie sy naam op die lig noem nie. Ek en hy het vriende geraak, ek het van sy musiek begin koop, sy musiek begin luister, sy musiek is baie sleg. Ons het altyd gelag oor, hierdie was ons favourite gesegde gewees. Ja, ons het baie geluister. En soos ek sê, dinge het erg hand uit begin ruk. So ek sê, ek het toe, wat ek toe agtergekom het in die satanistiese Bybel is, jy kan jou eie God word. Ja. Jy weet, so, met ander woorde, ek het nou baie sterk gevoel, dit is hierdie ding wat ek gesoek het. Ek het hierdie mag en krag gesoek, dit is waarna ek honger geword het. Dis wat hierdie aanloop van dinge was, en dit het nou vir my gesê, ja, ek is nou my eie God, jy weet, daar is nie 'n God nie, ek is my eie God. Die God wat almal van praat wat nou so goed is, dis hoekom ek verstaan ek nou, dis hoekom ek my rug op die Here begin draai het, want ek is nou my eie God. Ja. En ek het nou ek het toe dinge begin manipuleer soos wat ek het wil hê. Ek het soos ek sê, jy het begin actual krag gekry, jy het actually mag gehad. En ek wil dis presies die Satan se misleiding van die begin af wat hy vir Adam en Eva gesê het, ye shall be as gods. Dis altyd sy plan om vir jou hierdie mag te gee, dat jy glo jy kan 'n God word, is die kern van hoe hy mense mislei. Ja, hy gee jou want daai wat in die tuin van Eden gebeur het, wat die vyand gekom het en vir Eva gesê het, man, weet jy wat, jy gaan nie gelyker wees as God. Weet jy, kry daai selfe gevoel. Ja. Want jy kan nou, soos ek sê, wat jy ouens begin manipuleer, ouens begin gebruik om jy het daai mag oor hulle, jy het daai hou vas oor hulle, want dis basies 'n skrikbewind. Weet, hulle hoe sal ek sê, hoe hulle jou inkry in hierdie goedes, en jy het altyd 'n sense of belonging. Jy wil altyd deel wees van iets. So die leuns lyk altyd vir jou mooi. Verseker, ja. Ja, hy gaan jou nie vang met net een of ander ding wat sleg is nie. Jy weet wat sleg lyk hier. Hy vang jou met sonde want dit is daar's 'n sens daarvan wat lekker is. Is lekker om hierdie mag en goeders te hê. Dis hoekom dit so misleidend is. Ja, en die ander ding is ek het altyd, die ouens het my gevra, kom draai pentogramme en goeders en my juweliersware en goed ek begin dra het. Ek het 'n ring gehad met 'n pentogram en ek gedra, en ek het altyd sal ek sê, ek het altyd afgejak, en ek het altyd my goeders weer goed praat wat ek beoefen. Ek het dit altyd gedraai, en ek het dit altyd op 'n snaakse manier aan hulle verkoop, en weet sulke goed. En my vrou en my kinders het dit goed gesien, en ek het dream catchers in my huis opgehaat, en allerlei snaakse goed en ek het, soos ek sê, my altaar was altyd weggesteek, ek het hom altyd uitgehaal, ek het altyd gewerk wanneer my vrou slaap, of ek het altyd kersse gebrand as ek iets wil doen, en as ek wil geld hê, dan groen kersse gebrand, of as ek iets wil doen, sleg doen, het ek swart kersse gebruik, en allerlei snaakse goed gedoen, foto's gevat van mense, en dit gebruik. Net vinnig, 'n dreamcatcher sê jy ook sê is boos, nee? Vir mense wat 'n dreamcatcher. Jy sal sê dis ook boos, hè? Want baie mense dink nie dit is daar's iets fout daarmee om 'n dreamcatcher te hê nie. My vriend, 'n dreamcatcher is 'n baie lelike ding. Ja. Dit is 'n satanistiese ding, dit is nie 100%. Weet jy, daar's baie goeders in jou huis, daar's baie goed. Dis om ek sê, 'n ou moet gaan kyk wat jou kinders het, wat hulle op hulle fone het, waarna hulle kyk, wat ons in ons huise inbring, wat mense vir jou gee. Ek het byvoorbeeld toe ek nou in die Midde-Ooste was, as ek iets skryf by iemand, het ek dit in my laai gelos by die werk, en dan later van tyd het ek dit weggegooi. Want ek weet nie waar dit vandaan kom nie, want dit kom direk uit Indië uit, en dan daai ouens het miljoene verskillende gode wat aanbid. Ja. Omdat ek hierdie goed weet, het ek onmiddellik probeer ontslaa raak van dit. Ek verstaan. Jy weet, want as jy dit na jou huis toe vat, dan bring jy dit in jou huis in. Exactly, ja. So mense wil net mense waarsku teen dit. Hierdie idee dat dreamcatchers is maar net 'n, jy weet, eenvoudige oulike ding. Ek stem saam met jou dat ek dink ook daar's 'n bose konnotasie. Ek stem nie saam met daai goed nie. En nog 'n ding wat ek gedoen het is, ons het byvoorbeeld 'n witch's bottle gebou. Dit is nou om jouself te beskerm, en ek het later aan het ek 'n vervolgingswaansin ook gehad, waar ek byvoorbeeld, ek het seker gemaak dat ek altyd, as ek my hare gesny het, dat my hare moet bymekaar wees, my naels het ek altyd seker gemaak, ek het my laptop skoon gemaak, ek het altyd seker gemaak, ek gooi nie hare af, of naels af, het ek nou later aan hierdie vervolgingswaansin begin kry, want ek weet,
Wat ek doen, kan ander mense met my doen. Verstaan jy? So, jy begin nou klaar hierdie veer begin kry, want jy's nou hoor as hulle, maar jy's vulnerable. Jy kan ook nou dieselfde oorkom. Ek Verstaan hoor jy? Dit is nou die leuns wat nou begin deurkom en toe begin speel. Jy weet, en toe later van tyd het dit so geword dat ek het toe, sal ek sê, ek het my ma begin beïnvloed, ek het die man met wie sy getroud was begin beïnvloed, ek het my vrou probeer draai, maar ek kon nie dit regkry nie, ek het my suster gedraai, ek het my pa gedraai, die man met wie my ma getroud was, hy het byvoorbeeld 'n hartaanval gehad, en hy moes gegaan het vir die EKG en goed, en hy was by die huis gewees, het ek soontoe gegaan, my kristalle in my goed gevat, en ek het daar gekom, ritueel gedoen, my hande op hom gelê, toe hy nou gaan vir sy EKG om te kyk of hy enige fout is om te sê vir hom, jy is skoon, daar's niks fout met jou nie. Ja, exactly. Wat se krag het die goed. Die goed het krag, en dit is so belangrik wat jy nou gesê het, nee. Want hierdie wys vir jou ook, dat 'n miracle in homself, kan ons nie altyd net attribute aan die Here nie. Soos, miracles is nie die be-all, end-all van hoe mense by die Here uitkry nie. Want soos reg deur die Bybel sien ons uit, dit is in 2 Tessalonisense 2, wat dit ook sê, dat die antichrist kom met deceiving wonders. Yes. Dis hoekom die woord van God is ons enigste autoriteit, en dit is die ding waarop ons moet baseer, kom iets van die Here af of nie. So, die effek van 'n miracle, of 'n healing, soos wat jy nou sê, is nie te sê dit kom van die Here af nie. So, ek is so bly jy sê dit. Dat mense kan besef, dit is nie die strewe vir Christendom om 'n miracle te hê nie. Dus ek sê, om weer terug te kom, ons moet elke dag die wapenuitrusting aantrek. En die woord, hierdie is ons swaard. Dis die enigste wapen wat ons het, waarmee ons kan terugveg en terugbeklei. En om terug te kom na jou toe wat jy gesê het, ek is so bly dat jy dit genoem het, is as jy nie die Bybel ken nie, en as jy nie die Bybel in konteks gaan lees nie, en as jy nie elke dag in die woord is nie, die waarheid en die leuen is so baie naby aan mekaar. Jy gaan nie weet wat is die waarheid en wat is die leuen nie. Exactly. Want onthou nou, ek het nou 'n miracle gedoen. Ek het my hande op hom gelê. So almal sê, "Wow, hierdie is great. Dis van die Here." Hierdie is great. Dit werk nie so nie. Weet, en as jy nie die woord gaan lê nie, en as jy nie by die woord, as jy nie by Jesus se voete elke dag gaan sit nie, gaan jy die pot baie ver mis sit. En dis hoekom baie Christene nie in die hemel gaan opeindig nie. Jy weet, en daai teksvers wat almal sê, Here, Here, ons het mense in jou naam gesond gemaak, ons het demone uitgedryf in jou naam. Maar dan gaan Jesus toe sê, maar ek ken jou nie. Ken ons werklik Jesus? Dis die vraag. Ek dink daai teks is mense moet net daar die distinction maak. Ek dink daai teks praat met mense wat wel nie wedergebore is nie, want hy sê vir hulle, ek het jou nog nooit geken nie. Verstaan jy? So, ek dink Christene nie in die hemel nie. Die punt is, hulle was nooit regtig Christene nie. Die ouens van wie jy praat, hulle noem hulle self Christene, maar hulle is nie in die hemel nie, want hulle het nie 'n verhouding met die Here gehad nie. Hulle het nooit waarlik tot bekering gekom nie. Net dat mense verstaan, wel ek hou nie die siening dat 'n Christen sy salvation kan verloor nie. Ek dink as jy in Christus is jy 'n seun van God, en jy is deel, jy het klaar die ewige lewe nou, soos Johannes vir ons skryf. Maar wel, is nou 'n teologiese stelling. Maar ek sê maar net, ek dink maar ons moet elke dag terug aan ons sonde gaan bely. 100%. En ons moet elke dag die wapenuitrusting gaan aantrek. Want onthou, weer eens om terug te kom na die geestesrealm toe. En die ander ding is, wat baie ouens dink is, ek is nou gered, maar nou kan ek nog steeds in sonde lewe. Jy kan nie. 100%, daar's ek saam jou all the way, Ons is in hierdie wêreld, maar ons is nie van hierdie wêreld nie. So, ons moet diskonnekteer van die wêreldse dinge. Verseker. Jy weet? Ons kan nie nog steeds, ons kan nie gered wees en dan nog steeds die dinge van die wêreld aanhang nie. Daar's ek saam. Die dinge van die wêreld behoort aan die vyand. Die wêreld behoort aan die vyand. Hierdie aarde behoort aan die vyand. Amen. Ja. Maar soos ek sê, ek kon nie my vrou draai nie, want sy het elke dag, my vrou het 'n rympie, sy sê daai wapenuitrusting elke dag. En dit is wat haar gered het. En ek het eendag by die huis gekom te sien ek maar, waar's my dreamcatchers? Dus ek boos. Nee, dit sê sy, nee, die goed het net afgeval. Dis sê ek vir net afgeval. Vertel vir my, hoe breek 'n tou of 'n lyn? Ek het dit met 23 pond vislyn, het ek dit in die dak vasgemaak. Sê, hoe raak dit weg?
en dan my baadjie met al my goeders op en was ook net weg. Ek het ook vir my 'n watsering laat maak, 'n Renault robe, so swart kleed wat jy ook aantrek wat jy as jy jou rituele en goed doen, het ek ook vir my laat maak. Ek het 'n klomp goed gedoen. Ek het seker R20,000 se boeke en goed gehad. Maar ek het boeke laat invoer en ek boeke laat inkom en oralste ek het altyd uitgegaan en boeke en goed gaan soek en gelees en nog dieper in dit in te gaan. I'm very inquisitive. Ek is nie bang om te lees nie. Dis great. Maar ja, so ek sê ek was regtig op 'n verkeerde pad gewees. My vrou toe nou sy ernstig begin kerk toe gaan. Sy was eers na die NG Kerk toe sy oorbeweeg na die AGS Kerk toe. En dan baie keer dan gaan ek nou maar saam met haar dan sien ek nou maar loop ons in die straat af en sê ek nou wie is hierdie mense wat jy praat? Nee, is mense van die kerk. Nou as ek sê hierdie is my man en dan het hulle my nou aangekyk en vra hulle my kom aan, die kerk en jy het gewerk, is ek goed en dan begin wanneer die mense praat van weet hulle moet nou gaan bid vir hierdie mense want hulle dink as demone in die mense of whatever ook al dan kyk ek hulle so dan sê ek hierdie mense gaan demone uitdryf. Hulle weet nie wat hulle kan hulle ken nie die goed nie want as hulle 'n regte demoon gaan sien en as hulle 'n regte encounter gaan hê met die vyand gaan hulle broekies nat maak en hulle gaan weghardloop. Want ek het altyd gelag en dan het ek die hele storie omgedraai en hulle gesê ek die prentjie geteken van weet ek is hierdie holy moly ou, ek weet om hierdie goed te hanteer. Dan sê later vir my, wil jy nie saamkom om ons te kom help om die demone goed uit te dryf nie, maar min het hulle geweet ek is eintlik wolf van skaapsgewaad. Dit is nou die regte plek om hulle in te trek want jy kan hulle bring en as hulle nie weet om hulle self te beskerm nie, is dit nou baie maklik om hierdie ouens te oortuig en stuk op die lyf te jaag of whatever. Dit is eintlik baie gevaarlik as jy nie weet wat as jy nie weet hoe om hierdie goed te hanteer. Daar stem ek saam mee want ek dink hierdie ouens wat soos bevryding doen, jy weet soos hierdie hele deliverance ministries bou op demone. Die Bybel sê vir ons duidelik dat as jy 'n demoon uit iemand uitdryf, bring hy 7 demone saam. Jy moet die ou wedergebore maak. Dis hoe 'n demoon nie weer in hom kan inkom nie. Die hoof fokus moet wees kry hierdie ou om die Heilige Gees te ontvang, wedergebore te raak in Christus, dan hoef jy nie te bekommerd te wees oor enige besetting nie. Want ek glo nie enige Christen kan beset word deur 'n demoon nie, want jy's gevul met die Heilige Gees. Ek stem 100% saam met jou. En toe later van tyd het ek begin rituele doen om vrouens aan te trek. Jy weet, omdat ek toe nou agtergekom het, jy weet, ek is nou hierdie magtige ou en mense het begin agterkom ek het iets. Hulle soek iets by my. Want ek het byvoorbeeld goed gesê, ek het byvoorbeeld goed gedoen, ek het dinge gemanipuleer dat dit volgens my soos wat ek dit wil hê. Jy weet, en ek het toe rituele begin doen. Ek het 3 selfone gehad. Ek het op 'n call 8 vroumense waarmee ek besig was, plus my vrou. Sy het nie daarvan geweet nie. En uit die 8 het ek 2 vrouens begin oplei om my hekse te word, om my, sal ek sê, my high priestess te word, want ek wou my coven groter gemaak het. Sure. Jy weet? En, maar, ja, die een dag, want ek was so laks gewees, dat ek het later aan open bloot, dat ek met vrouens gepraat op die telefoon, toe my seentjie nou gesien, ja, waar my pa doen nou iets in die regs nie, hy het my vrou kom sê, en, ja, toe was die skrif aan die muur, en, toe het ek na iemand toe gegaan in Standerton, en daar het ek gaan sê, right, okay, ek het my hele storie daar nog gaan uitlê, hy is ook 'n tipe van 'n ou wat bevryding en goed doen. Hy het vir my goed uitgewys wat baie mense geweet het. Jy weet, maar nou, toe het ek nou gegaan en ek het toe nou gaan bieg en ek het besluit, weet jy wat, dit is nou sulke tyd, ek moet begin iets doen as ek nie my vrou wil verloor en my familie wil verloor nie. Jy weet, en daai boodskapie daai saadjie wat geplant was in 1984 Desember, wat Dominee Ben kom deliver het daai dag. Amen. Daai ding het, daai wat se ding het oopgegaan. Ja, prys die Here. En ek dink ook die gebede van my vrou om my te draai, het ook impak gemaak. Verseker. Jy weet, verseker. En, ja, want my kinders het geweet, ek doen een ding, en hulle het geweet, hulle ma doen 'n ander ding. Jy weet,
En sy het hulle streng aan die Here opgedra. Maar ek het byvoorbeeld een Sondag het my seunetjie ook gesê, nee, hy gaan nie kerk toe nie, want ek het vir hom gesê, is nie nodig om kerk toe gaan nie, wat moet hy in die kerk gaan doen? Dis so erg dat ek dit geïmpakteer het op hulle lewens. Weet, en sy het nie, soos ek sê, sy het nie altyd alles, my vrou het nie altyd alles geweet nie, totdat ons een aand voordat hierdie insidente gebeur het, ons ook deurgegaan Nelspruit toe, want die hoofheks is nog in Nelspruit, en ek weet nie hoe dit gebeur het, en my telefoon was in my sak, en hy het per ongeluk gebel, en sy het die hele gesprek gehoor. Toe het sy uitgevind, ek is nou eintlik die hoofpriester van die hele coven, waarmee ons besig is, en ek was besig met, ek het met die mense gepraat, en so dinge gedoen daar, en so het paar goeders, sal ek sê, paar goeders gepraat, en tipe van sal ek sê, samekoms gehad, en ons het dinge gebind, en ons het dinge gedoen, en sy het die hele ding gehoor. Ek was nooit oop met haar nie. Sy het nooit hierdie goed geweet nie. En ja, dit is toe nou wat ek besluit het, weet, nadat die laaste strooi was, toe my seentjie vir sy ma gesê het, en my gekonfronteer het, dat ek nou met ander vrouens praat, en allerhande snaakse goed doen, en hy hou nie daarvan nie. En toe het ek besef, jy weet, ek wil nie graag hê my kind moet deurgaan wat ek deurgegaan het. Sure. Egskeiding en daai tipe van goed nie, en ek het seer gekry. En ja, so in 2011, 2012 het ek besluit om bande te breek, waarmee ek besig was. Ek was hier by die huis, ek het die hoofpriesteres het ek opgebel, en ek het al gepraat, die praat sy met my in Latyns, toe sê sy, ja, die duiwel praat deur my, en wat, sê ek wel luister nie. Ek is nou nie meer as vir hierdie goed nie. Ek wil begin vryding kry, ek wil alles, I want to call it a day. En is sy ook soos 'n normale mens? Jy weet, ek sal nie agterkom sy is 'n heks as ek haar ontmoet nie. Jy sal dit nie agterkom nie. Every day, oulike tannie. Sy's vriendelik, sy's saggeaard, sy het 'n baie spyn stemmetjie. Al wat jy dalk kan optel, sy snaaks, so sy tatoeëermerke, Christene het ook tatoeëermerke. Sy dra nie oop en bloot pentogramme of iets aan haar lyf nie. Jy sal nie sê sy's 'n satanist, ag nee, jy sal nie sê sy's 'n heks nie. Of noodwendig soos provocative, soos jy weet, soos losbandig aantrek of enige so ietsie. Ja, dit is die scary deel, Robbie. Ek het byvoorbeeld na kerke toe gegaan. Mense het nie eens geweet ek is 'n met hierdie goed betrokke nie. Nou wanneer hulle bid, het ek tekens gemaak in die kerk om myself te beskerm teen die gebede en al daai goeters. En ek het, as hulle bid, dat ek agterste voor hom gebid en dinge en vloeke uitgespreek. Weet, ek was 'n senior bestuurder gewees. Die ouens het nou die aand eers by die mannekamp, ek sal nou daarby kom, agtergekom waarmee ek besig was. Hulle het dit nie geweet nie. Dit mense het nie geweet wie ek is nie, totdat wat agter in die deure gebeur het niemand geweet nie. Dit was so erg gewees, dat ek en my vrou het so baie beklei, dat dit so erg gebeur het, nadat ek haar, dat sy fisies opgegooi het, soos dat ek haar met haar gepraat het, haar uitgekoggel het, en so gelaster het. Ek het Bybels opgeskeer. Sure. Weet, ek het Bybels opgeskeer, haar gegooi met die Bybel, ek het gelaster, ek het gesê F God, en al sulke goed, my vriend, ek was buite myself gewees, dat my vrou fisies, sy kon dit nie hanteer nie, sy het basies hysteries geraak op die manier, ek het heeltemal soos die demone deur my gekom, jy weet, nou die aand het sy my verduidelik, en jy weet, nou kyk ek terug en ek wonder, maar wie was hierdie mens gewees? Wie was ek gewees? Ja, dit was nie ek nie, dit was definitief 'n demoon of 'n ding wat binne in my was. Jy weet, as jy my ontmoet het as 'n normale ou, baie ouens was my vriende, hulle het nooit hierdie goed geweet nie, en as ek nou daaraan moet terugdink, ja, ek kan nie glo ek was daai persoon gewees nie. Ja. En so ek sê, geld was nooit 'n probleem nie, ek het op 'n kol, ek dink so iets soos 5 of 6 kredietkaarte gehad, geld het lekker geloop, ek het vriende gehad,
En toe ek nou besluit, sorry, dis nou sulke tyd, ek is nou nie meer lus vir hierdie nonsens nie. Was die by die huis, ek met die hoofeks gepraat, sê luister, dit is nou, I'm gonna call it a day. En na so gesprek ek voel vuil, ek wil gaan bad. En ek het op daai stadium geveg, ek het nog 'n bad in die huis gehad en die water ingetap, die volgende oomblik is die hele bad vol bloed. Die volgende oomblik toe gryp hierdie demoon my. En hy gryp my in die keel en is like, en ek moes gaan lê het en ek kry nie asem nie en ek het daar geborstel en dit was 'n demoniese aanval gewees. En ek het seker vir 'n uur of 2 geworstel en ek weet nie hoe dit gebeur nie, ek het toe losgekom uit hierdie ding uit. Ek weet nie of my vrou hier aangekom het, ek kan nie onthou nie, en sy het aangekom sê vir my, wat lyk jy so verwilderd? Of het weet jy gepraat, of ek kan nie eens onthou nie. Jy weet, en toe daarna, toe gaan ek in 'n finansiële downward spiral. In hierdie tyd het jy toe wedergebore geraak. Was dit toe dat jy nou vir Christus aangeneem het as 'n reaksie op die, of het jy nog net gesê, hoor jy, ek wil net niks meer te doen hê met hierdie heksery? Ek het net gesê, ek wil uit hierdie goed uit, want toe begin ek nou, want ek probeer toe nou my huwelik red. Ja, dis oor jou huwelik, jou kinders. Dinge begin uit mekaar uitval. Ek is nie meer lus vir hierdie goed nie, ek is nie meer lus om te lieg die hele tyd nie, want my vrou, weet, sy kom op goed af, en sy kry goed, my kinders, my seentjie deel met haar goed mee, of sy kry op my telefoon goed, en weet, ek wil nou die hele tyd net spiere doodslaan, so aan die een kant is dit mos nou lekker, maar aan die ander kant is die accuser ook daar, ek het jy mos nou waar ek jou wil hê, so as jy nou nie gaan doen wat ek jou gaan sê nie, dan gaan ek nou maar vir jou aan die ander kant ook maar 'n bietjie pak slaag gee. Jy weet, dit is mos nou maar wat hy doen, die accuser, hy vertel vir jou wat om te doen, maar as jy moeilikheid kry, dan staan hy terug en sê, ja, ek het jy mos gesê, en hy hou jou vas, en hy hou jou in hierdie bondage. Ek het jou. Jy weet, so ja, en toe 2013 het die wiele van die kar afgekom, finansieel het ek, hoe sal ek sê, ek was, hoe sê die Engelse, I've been wrecked, ek het rock bottom geslaan, ek moes onder debt review ingaan, ek het amper my huis verloor, amper my karre verloor, ek het amper alles verloor. En nog om te staan ek het op te sê, ek weet jy wat, ek dink is tyd om te draai. Sure. Ek het toe nou nie erken nie, ek het toe nou maar soos, jy weet mos nou maar met ou wat jou ster tussen jou bene het, en nou maar gesê, ja, okay, kom ek begin nou maar weer, kom ek gaan nou maar terug, waar ek lang op 'n tyd, wat Dominee Ben gesê het, lang op 'n tyd wat ek gesê het, ek wil nou maar verder in die geloof ingaan. En ek het altyd my vrou beklei, want ek het op 'n kollek die Bybel deurgelees, en ek het altyd min of meer die Bybel beter as sy geken, en sy iets gesê het in die Bybel, het ek haar met 'n teenvoeter geslaan, jy weet. Ek het altyd die Bybel, I weaponized the weapon against her, en dit is wat hulle doen. So, om weer terug te kom, as jy nie die woord verstaan nie, they're going to use your weapon against you. En toe ek ook vir my lynbestuurder het sê, weet wat, ek wil 'n life coach word. Ek wil gaan kyk, ek wil my lewe omdraai en goed. Toe lag hy en sê, jy's 'n verkleermannetjie. Want ek weet nie altyd waar ek met jou staan nie. Eendag doen jy dit en die ander dag doen jy dit. En so toe ek my lewe begin draai, ek het meer na 'n positiewe uitkyk begin gaan, maar ek het nog nie heeltemal wegbeweeg van die, sal ek sê, ek het nog nie my lewe reg gehad nie. Ek het nog baie goeders getoets en gesê, ja, okay, jy weet, toe begin om terug te gaan hier in 2000, voordat ek nou met al die goeders geïntertwined geraak het, en kom ons stel dit so, toe ek nou in 2013 my goed begin reg, toe ek nou baie op The Secret begin fokus, hierdie goeders wat jy goeders in realiteit spreek, en dit begin buig en sê, ja, maar dit is mos nou eintlik, dis nou maar eintlik van die wat kant af, dit is mos nou nie meer witchcraft nie, dit is nou maar hierdie positive prosperity, word of 5. Ja, wat hierdie prosperity preachers mos nou praat, jy praat mos nou, as jy wil geld hê, en jy gaan sit daar so, en dan val die goed uit die lug uit, en al die goed, jy spreek het net, dit is,
in 'n mate het ek die goede nou begin gebruik en ek het, soos ek sê, die Here het in my begin werk en ek dink al was baie mense wat vir my gebid het. Ek weet my vrou het vir my gebid. En op 'n kolk het ek eendag op my ma gekom te sien sy is ook besig weer om terug te draai in 'n Christendom toe en ek het omtrent daar huis het mekaar uitgebreek toe ek nog besig was met die goed. Ja, dit sou nou weer begin terugbeweeg na Christendom toe. En maar ja, in 2015 toe gaan ek na die Midde-Ooste toe en daar het ek begin besef. Ek het meer tyd op my knieë daar spandeer as wat ek in my hele lewe. Ek praat nie van die tyd toe ek in die donker was en toe ek in Christendom was. My hele lewe het ek daai jaar in daai paar maande in die Midde-Ooste het ek op my knieë deurgebring. Ek het die Bybel begin lees. Ek het my oorlede pa se Bybel saamgevat, die Afrikaanse Bybel. En ek het so dan en dan die Bybel gelees en ek het so dan en dan gebid en ek het 'n lynhoof gehad. Hy was 'n moslim. Vir die van julle wat nie weet nie, dit word in die Koran ook geskryf dat hulle vir ons ouens wat nou nie moslems is nie, die infidel. Vir ons mag hulle lieg. Ja, Die infidels, hulle mag vir die infidels mag hulle lieg. Ja. En daar was 'n ou wat saam met ons gekom het in Suid-Afrikaanse huis en hy was Andrei. En hierdie ou het in ons koppe ingeklim, hierdie Pakistani. En in eendag toe in Ziggy, een swart ouetjie wat ook van Suid-Afrika is. Ons drie ouens het saam in 'n woonstelblok gebly. Dis sê hy vir my, Chris, want toe ek op 'n kol het ek baie motivational boodskappe vir die ouens gestuur. As ek 'n motivational ding kry wat my resonate, het ek vir die ouens gestuur. Dis sê Ziggy van, ja, Chris, why don't you send this message to Andrei? En ek vat die boodskap en ek het so 'n WhatsApp broadcast en stuur ek vir Andrei die boodskap. En ek sal dit nooit vergeet nie. Ek het hy teruggery na die woonstelblok toe ek het uitgery, want gewoonlik op 'n Vrydagoggend, dit was 'n Vrydagoggend gewees. Op 'n Vrydagoggend is dit die beste tyd om te gaan inkopies doen in die Midde-Ooste. Want dan lê slaap die moslems, dan is Vrydag en dan gaan staan hulle op want dis nou wat hulle noem die Juma prayer, die Vrydag biddag. Dan is die hele dorp stil, dan is daar nie mense in die dorp en dan is dit redelik rustig. En toe stop Andrei langs my, maar sy oë was pikswart. Toe skree hy op my, jy sal dit nooit weer doen nie. Ek sê, wat bedoel jy, Andrei? Toe sien ek, hierdie ou het 'n demoon binne in hom. Toe besef ek dit. Dis alweer ek en hierdie vriend wat in my kamer was, of op my kamer was daai dag. Sê ek hom, wat bedoel jy? Sê jy gaan nooit weer vir my sulke goed stuur nie. Sê ek, Andrei, ek is baie jammer, maar hy het ek het dit nie so bedoel nie. En daar gelaat en ek het dit daar gelos. En dit was 2015 Desember toe my familie vir my kon kuier, want ek het alleen oorgegaan oom man toe. En toe bel Andrei se vrou my, toe sê sy wil ek nie gaan kyk of Andrei okay is nie, want sy het tog niks van Andrei gehoor nie. En ek sê, ja, jy het nog niks van Andrei gehoor nie. Sê sy, ja, en ek gaan toe na ons HR party en ek sê, weet jy wat, ek het nog niks van Andrei gehoor nie. Andrei is ook nog by die werk, sy vrou is bekommerd oor hom. En ons het na sy woonstel toe gegaan, ek wou die deur afskop, toe sê hy van, nee, skop nie die deur af, as hierdie ou dood is binne my woonstel, gaan hulle jou aankla. Toe het Andrei homself gehang, ek moes sy lijk uitdra, uit die woonstel uit, en hulle body bags is nie soos ons body bags, is nie swart nie, hy is deurskynend. Het nou draai hy lijk daar uit. En ja, dat was 'n helse storie gewees. En toe het ek net besef, jy weet, ek dink die bietjie wat ek met die Here gepraat het op baie stadium, dit het my, hoe sê die Engelsman sê, sein gehou, want dit het ook deur my kop gegaan, want ek het ook op 'n kol gekom dat ek myself oorpleeg. Jy weet? En ek het dit nooit vir my vrou gesê nie. En ja, en toe het ek huis toe gekom vir 'n rotasie. Want as ek het so, of nie vir 'n rotasie, op daai stadium het ek elke 3 maande 'n plan gemaak om huis toe te gaan. Okay? En ek het net teruggekom by my woonstel en
ek het geslaap die aand en ek het wakker geword, nie wakker geword nie, dit was 'n droom of wat, soos wat ek en jy nou praat, ek was wakker, of ek kan nie onthou nie, maar ek was by my volle positiewe. Hier staan Andrei in my deur. En hy sê vir my, "Naam Chris," ek sê vir hom, "Andrei, hoe gaan dit met jou?" En hy kom sit met my voet in end. En hy sê vir my, "Nee, dit gaan baie goed met my." Ek sê vir hom, "Andrei, ek het net een vraag. Hoekom het jy dit gedoen?" En hy sê, "Jy weet wat, dit was vir geld." En die volgende oomblik gryp daai ding my hier aan die keel. Daai selfe vriend wat my in daai kamer kom besoek daai aand. Na die musiek. En dit was hy. En hy het my in die keel kom gryp en ek kon nie, soos het die keel uit toe gedruk is, ek kon nie praat nie. En al wat ek kon uitkry was Psalm 23, die Here is my herder. Dis al wat ek kon uitkry. Ek het die hele Psalm 23 het ek opgesê, en ek het gesê, ek vervloek jou in die naam van Jesus Christus. En dit was soos mes. Kon. Weg. Ja. Stil, kalm. Ja. En van daai dag af het ek toe met Psalm 23 voor my bed begin oopslaap, en ek het gesê, right, dis nou die laaste wat hierdie vriend van ons my weer kom aanval het. Ja. Die krag van Christus is net soveel groter as dit. Ek het hom face gesien. Oog, so van eye to eye het ek hom gesien, 'n paar keer. En ek ken hom. En ja, toe het ek nou maar so stadig maar seker, het ek al hoe meer nader in die Here begin beweeg. Ek en my vrou toe begin, ek het vir begin bid in die oggende, was direk vir haar op WhatsApp, het ek vir haar gebid, as ek aan die ander kant is, sy het vir my gebid, en so het ons dan aangegaan. En so hierso, so van, weer so in 2017, het ek nie weer 'n aanval gehad nie, maar hy was weer in my teenwoordigheid gewees. En ek het net weer Psalm 23 gesê, ek het saam met die Arabiere het ek gegaan na een van hulle plase toe om te gaan kyk na hulle kamele. En toe ek by my huis kom, dis die teenwoordigheid daar. Want onthou, ek weet nie of almal bewus is daarvan nie, jou moslim geloof is maar eintlik van die vyand. Ja, verseker. Nee, dis boos, 100% boos. So die ding was weer in my huis gewees, en toe ek instap, toe voel ek die teenwoordigheid. En ek het onmiddellik Psalm 23 sê, toe, maar ek dit gedoen het, ek het getrek na 'n nuwe huis toe. Dus ek in 'n ander plek. En dit is wat ou moet doen. Ou moet, voordat jy in 'n huis intrek, of jy in 'n nuwe huis intrek, moet jy jou huis laat skoonmaak, of jy moet dit self skoonmaak. Jy moet jou huis salf, en jy moet woord spreek in jou huis. En dit is 'n fout wat ek gemaak het, en toe ek al instap, en ek voel daai teenwoordigheid, Psalm 23 gesê, en na dit was my huis skoon, het ek nooit weer daai probleem gehad nie. Jy weet, en dis wat ek sê, dis baie belangrik om my wapenuitrusting aan te trek. Dit is baie, baie belangrik. En ja, so 2018 het hy sien ons saamgenooi na die Lighthouse Church toe in Secunda. En ons het kerk toe gegaan. En so toe nou elke keer as ek op rotasie kom, elke 3 maande, ek het toe van werk verander, ek het vir 'n ander maatskappy gewerk, so elke 3 maande as ek huis toe kom, dan ek kerk toe gegaan, maar 2020 het ek vir jare en 6 maande ek vasgesit in Oman, want my suster was oorlede, toe kon ek nie huis toe kom nie. Ag, met die COVID, toe kon ek nie huis toe kom nie. En dit was 'n moeilike tyd vir my gewees. En in daai tyd het ek baie naby aan die Here se voete begin beweeg. Ek het vir mense wat wegbeweeg het van die Bybel, van die Here af, dan kry ek 'n gevoel op my hart, dan druk dit op my hart, dan bel ek hulle, en dan bid ek vir hulle. Wat ek nooit kon gedoen het nie. Ek kon nooit vir mense bid nie. Ek kon nooit met vrymoedigheid bid vir mense nie. Jy weet, soos my skoonpa het ons altyd gedoen, by die etenstafel om te bid, en ek sommer net so, ja, soms 'n gebedjie aan mekaar geslaan, sommer net seën Vader, seën eet, jy weet, sommer so, ja, wanneer ek het maar net, sê dit maar net wanneer ek het moet sê, weet. En, so ja, tot ons nou, so ek sê, die van 2020, ja, na 2020 het ek begin terugkom,
Suid-Afrika toe elke keer dat ek as ek by die huis kom, ons kerk toe gegaan en baie nader in die Here begin beweeg en 2022 was ek vir 6 maande by die huis en Augustus 2022 toe het ek besluit luister is nou sulke tyd het ek gesê ek soek nou bevryding of sal ek sê ek wil wedergebore word doop in die Heilige Gees en alles. Great. So ja, dit is toe ek nou sal ek sê bekeer het. Prys die Here. En Dis wat 'n journey. ja, dit was 'n wille journey, maar ja, en van tyd tot tyd het die wiele maar van die kar afgeval. Ek is November 2022 as ek terug Saudi-Arabië toe. En toe het ek voluit vir die Here begin lewe. Amen. En gedurende die tye wanneer die moslems nou vas en whatever, een van die goeders is nou om Christene te convert of mense te convert om moslems te word en toe ek nou begin baie nader het begin lewe in die woord, want hulle my begin challenge, dan kan ek hulle aanvat, jy weet. Ek meen ek is baie in die woord. Ek is toe nog nie, sal ek sê op daai stadium was ek nog nie so ek is nie so geolie in die woord of so slim in die woord nie. Ek het nie dit sal ek sê nog nie regtig ten volle bestudeer nie, maar die bietjie wat ek weet wat om te gebruik en ek weet waarna om te gaan kyk en ek weet hoe om myself te verdedig en hoe om Jesus aan mense te bekend te stel. En in daai tyd het ek ook van die ouens, een moslim se kind is oorlede en hy het al my kom sit en ek wou vir hom bid, toe dog ek nee, wag, dis nie die regte ding nie. Maar hy het na my toe gekom, hy met my kom praat en hy het bemoedig aan my gesoek en ek het saam met 'n ander ou gewerk ook. Hy was in my span, 'n Italianer. Hy was met 'n Siaans getroud en dan was hy met 'n vrou getroud wat ook 'n toordokter en allerlei goeters was en hulle is Rooms-Katolieke en al daai goed. En toe sê hy van ja, dit voel altyd vir hom of hy iets op sy bors sit. Toe sê ek maar kan ek vir jou bid? En ek het toe vir hom gebid en ek het die ding wat hom was die volgende dag toe kom met die eerste aand wat hy geslaap het, daai ding wat op sy bors was, is weg. So dis 'n demoon wat hom die hele tyd getuister het. Ja. En dis nou maar die goed aangegaan het. En nou in my maand van hierdie jaar het wat er nou gebeur het is sê my vrou is nou hoe sal ek sê, my vrou het na 'n vrouekamp toe gegaan, sy het gaan bevryding kry daarso en sy bedien nou by die vrouekampe. En maar in die tyd wat ek nou die laaste gaan sê van einde 25 af van die laaste paar maande sê my ma van sy kry die gevoel ek moet in bediening ingaan. En ek sê vir my vrou, weet, my ma sê ek moet in bediening gaan. My vrou sê toe van jy moet net nie 'n pastoor word. Nee man, ek sal nie 'n pastoor word. En so kom dit nou, my vrou sê die mannekamp kom op en my vrou sê vir my, ek sê toe vir haar, wel ek gaan nie gaan nie. Die dame wat betrokke daarbey is, wat geroep is om hierdie goed te doen en hierdie goed te lei, sy het my ontgroen in standaard 6. Sure. En dit het ek nou maar gehoor van die vrou en almal praat van haar en ek sê toe vir my vrou, weet, ek het 'n probleem met ek het 'n probleem met hierdie goed. Ek kry nie lekker 'n haakplek in die goed. Wat hulle praat nou van profete en die goed en daai goed. Want ek volg jou kanaal en daar's nog ouens se kanale wat ek volg op en ek kyk nou maar en ek meet en pas nou maar en onthou nou ek is nou maar 'n groentjie en ek is vir my is daar nie 'n grys area en 'n swart area nie, jy weet. So vir my wil ek die regte pad loop en ek wil die regte ding doen. Verseker. En die Woensdag kom sy my sê vir my, hierso, die Here het jou geroep. Ek sê vir wat? Sy sê jy het 'n afspraak met die Here hierdie naweek. Ek sê, hoe bedoel jy? Ek het nou nie betaal vir die kerkkampie. Sy sê, nee, waar nie, die Here het voorsiening gemaak. Dus toe jy weg, ons is daar die kerkkamp toe, ons kom toe daarso. En lekker begin daarso. Ons het 'n lekker opening gehad. Ek sal 'n bietjie met jou die liedjie deel wat vir my die deur oopgemaak het daarso. En toe ons nou die Vrydag gehad het ons nou daar het ons oopgemaak, 'n diens gehad, daar gepraat en wat is die planne nou vir die kamp. Dus daar klaar toe gaan sit ons nou almal daar om die vuur. En Dries die ou wat nou die leier is van die kamp.
hy het hom toe nou self voorgestel, terwyl ons nou daar sit, ek het aan sy regterkant gesit, toe gaan ons nou klokse wys. En toe hy begin praat, toe sê die Heilige Gees, Boeta, jy gaan vanaand jou testimonial gee hierso. En nou, hoe meer die ouens nou praat, hulle praat net hoe langs wie hulle is, wat hulle doen, waar hulle werk, wat gebeur het, hoe kom ons hulle by die kamp, hier en daar is daar, daar's 'n Frida se broer, hy kanker, maar hulle het vir hom begin bid, hulle het hom ook nou, hy is ook daar by die kamp, sy telling het afgekom met 40% afgekom, en blykbaar is dit nou nog af nadat hy die kamp was, wat ons nou van begin bid, wat ons nou van bid en intree en al die goed het nou afgekom na, met so iets so 60 of 70% het dit nou al afgeneem, die kankertelling. Ja, dis great, prys die Here. En ja, nou soos wat die ouens nou praat, en hier kom dit by my, en ek maak toe oop, en ek vertel toe vir hulle, ek het die prentjie gegee, maar ek het nie soveel vleis ingesit soos vanaand nie. En ja, en daar gelaat, en toe sit nou maar klaar, ek dog nie eers, wow, almal het nou gedink, ek is nou hierdie slegte ou. En die een ouetjie wat onder my gewerk het, ek het nou klaar gepraat, ek staan toe nou op en gemaak koffie, en die koffie, toeters was daar by die vuur, maak nou koffie, kom my na my toe, sê vir my, kan hy met my praat, maar hy is besig om te leer vir 'n pastoor. Ek sê vir hom, ja, jy kan met my praat, dis nie 'n probleem. Ek sê, maar kom sit nie by my, is lekker warm by die vuur, sê vir my, hy wil met my privaat praat. En ek sê toe vir my, okay, sê vir my, maar hoe kry jy dit reg om so maklik te praat oor wat jou gebeur het in die lewe? Ek sê, wat bedoel jy? Hy sê, nee, ek kan nie, ek het iets wat ek wil deel, maar ek weet nie hoe om te deel. En ek sê van, maar dis mos vir jou maklik. Ek meen, jy leer ons vir 'n pastoor. Vir jou gaan dit mos makliker wees. Ek meen, daar het nie soveel goed in jou lewe gebeur soos met my nie. Hy sê van, jy verstaan nie. Ek sê, okay, wat verstaan ek nie? Maar wat ek ook wel doen is, of wat ek gedoen het, is ek bid nou en ek vra vir die Here elke dag, gebruik my as instrument, gebruik my as 'n wessel om mense terug te bring en hulle ook te help. Ja. Hy het toe hy 12 jaar oud was hy ook verkragt gewees, selfe storie, hy voel ook, hy's bang, al daai goeters, hy voel ook, hy voel vuil, hy is die verkeerde ene, maar wat hy met my eintlik wil deel is, hierdie het hom so gedryf, by die aanleg wat ek gewerk het, of wat ek gebou het, toe ek 19 jaar oud was, later van jare, hy werk nou nog daar, en hy het die aand gewag op nagskof, gewag het almal pad gee en almal weg is, toe waar hy selfmoord pleeg. En hy kry 'n WhatsApp, wat sê, Jesus love you. Hy sê, hy weet nie hoe hy boodskap van hom gestuur nie, hy weet tot vandag toe nog nie, wie dit was nie. Omrede, hierdie bondage wat oor hom is, hierdie hou vas wat die vyand op hom het, oor wat met hom gebeur het. Toe sê ek hom, weet jy wat, is baie maklik. Vergewe daai persoon wat dit in jou gedoen het, nommer 1, en vergewe jouself, en laat dit gaan. Amen. En dan, gaan praat jy met jou vrou daaroor. En dan, begin jy met mense daaroor praat, dan gaan dit makliker raak. Ja. Nee, verseker, ek dink, ja. En toe ons nou, die Saterdag, kyk, hulle die tabernakel ook daar, dis waar my vrou hulle en daai mense nou bedien, waar jy in die tabernakel ingaan, dit is nou, soos die tabernakel nou is in die Nuwe Testament, die eerste gedeelte is waar jy na die kruis toe gaan, waar jy almal gaan vergewe, wat jy iets teen het, of wat iets aan jou verkeerd gedoen het. Weet, glo dit of dit nie, jy huil soos 'n babietjie as jy daar ingaan. Want ek meen, jy gaan, die teenwoordigheid van die Here is daar. Weet, en die oggend, toe sê hulle vir my, okay, ek moet nou maar wag tot heel laaste toe, want my vrou is nou daar, of ons ouens wat nou so vrouens daar is, ons kan nou nie, ons moet nou maar wag tot laaste, dan kan ons nou deur, want toe sit Ellen daar, te vra ek of nou, maar gaan jy nie kom eet, toe sit nou etenstyd, toe sê nie, hy vas nou, en sodra, dan wil hy nou in die tabernakel gaan en bevryding goed kry en wat, hy toe nou sy goed gekry, toe na die tyd, hy kom na my toe, sê vir my, baie dankie, hy voel nou tonne ligter, hy het bevryding gekry, die Here het hom vrygemaak, en hy's 'n ander mens.
Maar in elk geval, te my beurt is om die tabernakel in te gaan. Ek het ook nog 'n paar issues gehad, paar mense wat ek nie kon vergewe nie. Ek het hulle vergewe, vrygemaak, deurgegaan. Toe kom ek nou by die dame uit, wat ek nou gesê, want my vrou het vir haar gesê, ek het 'n probleem met haar. Want ek het probleem met profete. Toe sê sy vir my, "Hoerie, ek is nie 'n profeet nie." Toe sê ek, "Ja, jy is nie 'n profeet nie, maar ek gee profetiese woord." En of nie, sy gee profetiese woord, die Here werk deur haar, dan kry sy profetiese woord. Maar snaaks genoeg, sy het my ontgroen in standaard 6. En die Here het vir haar gewys wat gaan gebeur. Hy praat met haar en toe sy gesê, sy het nooit geweet hoe en waar sy die persoon gaan kry wat die duiwel al face to face gesien het nie. En sy het toevallig gehoor gisteraand by die 4, toe sy haar man kom groet het. Toe sy na my testament. Ja. Toe sê sy vir my, jy is in die bediening, jy weet dit nog net nie eers nie. Ja. En in daai tyd het ons nou so gepraat, oor die goeders gepraat, en toe sê sy vir my, die Here het vir haar gewys, en dis waar die bloed kontrak vandaan kom. Daar was 'n bloedkontrak op my naam uitgeneem, en ons het dit gebreek daarso toe sy vir my gebid het. Amen. En ek het bevryding gekry daar binne in die tabernakel. Ja. En in daai tyd was ek besig, en my vrou was langsaan, het sy ook deur goeders gegaan. Maar in daai tyd wat ek besig was met my goed, terwyl ek bevryding gekry het, my meisiekind wat in Thailand is, toe word sy aangeval, want sy is 'n worship leader. Toe word sy aangeval, daai selfe wat ek gehad het, aan die keel, ook gewurg, alles. So daai ding wat van my af pad gegee het, is toe daai kant toe gesamen om my meisiekind aan te val. Ja. Dus ek is bly jy die wiel gedraai op die einde en jou hart vir die Here gegee. Maar nee Chris, ek sê vir jou dankie. Ek dink hierdie was baie bemoedigend. Ek dink daar gaan klomp mense leer hier uit en ek dink dit gaan eer bring aan die kerk. Ek weet dis al 'n laaste gedagte wat jy wil net vir ons mee los nie. Ja, die laaste gedagte wat ek vir die mense mee wil los is, kom in die woord, en bly in die woord, en trek die wapenuitrusting aan, en moenie die leuns glo nie, want alles word gesugarcoat. Amen. En asseblief mense, maak seker waarmee jou kinders besig is. Maak seker waarmee jou kinders besig is. En as hulle wil, kan altyd uitreik, ou kan altyd kyk. En die ander ding wat ek het is, omrede ek nou met hierdie goed betrokke was, ek kan vinnig in tekens kan ek goeie sien, dan kan ek vir hulle sê, right, hierdie is satanisties of nie. 'n bekende maatskappy, ek het net eendag agter die trok gery, toe sien ek die logo sien, toe ek die kolletjies connect, sien ek is 'n inverted pentagram. So dit is satanisties. So ja, dis wat ek altyd vir die ouers wil sê is, pas op vir die leuns, bly in die woord, en maak seker dat jy elke dag die wapen en uitrusting aantrek van die Here. Amen. Maar dankie Chris, waardeer jou tyd man. Ons gesels weer. Asai. Alle eer aan die Here.